Die ding is van speurwerk, jy moet nie tonnelvisie hê nie en jy moet bereid wees om moeite te doen. Ek glo daar is nog goeie speurders. Ek wil dit graag glo, maar ek dink omdat daar vandag so groot omset van werk is, jy weet, meeste speurders sit met 300, 350, 400 dokkets op hulle tafel. Daar's nie karre nie, daar's nie hulpmiddels nie. Doen hulle nie regtig meer baie moeite in ondersoek nie. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Kaptein Ben Bliksem-Boysen, die beroemde speurder van die Krugersdorp-moorde wat die Krugersdorp-moorde opgelos het. Baie dankie dat ons vandag land en sand met jou kan gesels hier in Krugersdorp wat meer as 'n eeu terug as Duivelsdorp bekend gestaan het en ook daar waar die dokumentêr se naam vandaan kom, Duivelsdorp. Dit is 'n voorreg om met jou te gesels. Baie dankie. Dis my plesier. Ben, oor 'n paar dae is dit presies 5 jaar terug dat jy afgetree het. Die Krugersdorp-moorde of die afspraakmoorde wat uiteindelik tot jou boek gelei het op die duiwelse spoor en toe ook nou in die dokumentêre reeks Duivelsdorp. Dit was jou laaste saak. Ek het nog 'n saak daarna gehad, maar ek het hom nie klaar gemaak nie as gevolg van COVID. Was daar nog bloedverslae en forensiese verslae uitstaande aan 'n moord wat ek ondersoek het en nadat ek afgetree het, is die dok het vir iemand anders te gegee. Voor ons by hierdie vreeslike Krugersdorp-moorde uitkom, vertel ons van jou grootwordjare. Dit was meestal op myndorpe, jou pa het op 'n myn gewerk en jy het baie getrek. Ja, my pa was 'n myner gewees en ons het van Orkney af tot Barberton omtrent in al die myndorpe gebly. So elke keer as daar skag moet gesing word, want hy was 'n sjafsinker ook, dan het ons getrek. So ek was so in so 14 laerskole en hoërskole, baie keer 2 keer in dieselfde laerskool en 2 keer in dieselfde hoërskool, is eintlik bietjie meer as dit, maar ja, so ou het nie eintlik standvastigheid gehad met jou grootwordjare nie. En dit was nogal vir jou traumaties, die trekkery. Ek dink dit is vir enige kind traumaties, want jy maak net nuwe maatjies en jy kom net in die skool en jy vind jou voete en dan skielik moet jy na 'n nuwe plek toe gaan en jy weet, in die ou dae ons as seuns, as jy in 'n skool kom moet jy jouself bewys. So daar's altyd een of ander seun wat jy wil challenge net om te wys, jy weet, hy is die alfa male in die skool. So dit is maar dramaties, ja. En jou pa was 'n kwaai man. Jy het redelik pak slag gekry, meer pak as brood. Ja, maar ek dink ook nie ek was die soetste kind gewees nie, so dis so, maar dis die ou mense, dis maar hoe hulle groot geword het, en ek dink as jy nie liefde by jou ouerhuis gekry het nie, dan weet jy ook nie om liefde uit te gee na jou kinders toe nie. So dit is 'n moeilike ding. Ek verwyd hom nie daarvoor nie, want sy grootwordjare was ook maar baie moeilik geweest. En vertel ons van jou ma. Ja, my ma het basies maar net alles vir my pa gedoen. Sy was altyd by die huis gewees, het nooit gewerk in goeders nie en ja, so sy het, jy weet, my pa wou elke dag sy van die werk af kom soek 'n bord gekookte kos. So my ma was maar, sy het eintlik maar basies vir my pa gewerk. So en ons het nie regtig 'n goeie verhouding gehad toe ek op skool was nie. Ja, ek kan nie sê as gevolg van wat nie, maar as ek moet terugdink is seker maar, jy weet, daai tye waarin ek groot geword het, so dit is maar eintlik bietjie moeilik geweest, ja. Maar jy was 'n baie goeie rugbyspeler en 'n krangige atleet en ek dink jy het later ook, toe jy in die polisie was, het jy liggaamsbou gedoen, bodybuilding. Ja, ek het van standaard 1 af het ek vir onder 11A, onder 12A, onder 13A, so ek het altyd in die beste span gespeel of die topspan in die skool gespeel. In standaard 8 het ek al vir Vogwel dorp se eerste span rugby gespeel. Ek was baie vinnig geweest. My vinnigste handtyd op 100 meter is 10.1 sekondes. Ek weet nie wat is dit in elektronies nie. Ek het tennis gespeel, ek het cricket gespeel, ek het geswem. En liggaamsbou het ek eers begin doen toe ek 28 jaar oud was. Jy gym nog steeds elke dag? Ja, nee, ek het 'n nuwe liefde in my lewe en wat baie lekker is, sy oefen elke dag saam met my, so dit maak dit vir my makliker. Daai oggend wat jy opstaan en ek wil nie gym toe gaan nie, dan sal sy vir jou sê kom, ons gaan gym toe. En as sy opstaan en sy voel nie lekker nie, dan sê ek ons gaan gym toe. So ja, dis baie lekker. En ek geniet die gym, dit hou ou syn. Jy weet, ek rook nie, ek drink nie regtig nie en daar is sekere plek wat jy nie jou hier meer kan uithaal nie. So in gym hou my syn. Dit hou my op die aarde. Wat ook vir my geweldig interessant is dat jy baie goed kan sing en jy was in 'n stadium gekeer vir die Drakensberg Seenskoor. Ja, almal sê ek moet nog steeds sing in goeie so, maar
Ek het nie daai stage personality rarig nie, weet my mond is groot, maar as jy op daai stage klim, maar raak dit maar droog, jy vergeet tydjie die liedjie se woorde en so aan, maar ek dink as my ma my toegelaat het om na die Drakensberg Seunskoor toe sou gegaan het, sou my lewe drasties in 'n ander rigting gegaan het, want ek was baie lief vir sing. Ek is vandag nog baie lief vir sing as ek by die huis is en ek voel nie lekker nie, dan plak ek my musiekinstrumente in en ek sing. So dis baie lekker. My oupa Boysen, hulle het hulle eie orkes gehad. Almal van hulle het 'n instrument gespeel, my pa en kluis. My ma kan baie goed sing, sy was 'n sopraan gewees. So ek het ook in die kerkkoor, daai tyd was my ma in die Ou Apostelkerk en hulle het mos maar 'n koor en ek het voor tussen die vrouens gestaan en sing, so ek het daai hoogstemmetjie gehad voor hy gebreek het, maar ek kan nie onthou dat my stem gebreek het regtig nie. So ja, dit was maar in die familie en my ouma agter die orgel gesit en dan moet ons sing, seeman sing en as jy vals noot het, sy liniaal gehad, dan moet jy vingers uithaal en slat jy op die vingers, maak op jou ore, luister. So ja, dit is maar deel van my grootword daai gewees. Dit was baie nice. Ben, jy maak nie 'n moordkuil van jou hart nie. Jy erken ruiterlik jy's 'n baie moeilike mens of was dalk 'n baie moeilike mens wat nie doekies omdraai nie en jou bynaam is ook nie verniet bliksem gewees tot sê net maar voor die Duivelsdorp, voor die Krugersdorp moorde nie. Watter tipe kind was jy? Ek dink nie ek was 'n baie moeilike kind nie. Ek dink ek was 'n baie ongelukkige kind en as gevolg van die bekleierery by die skool en goed, die moes jy hom net altyd self verdedig en jy is nie geleer om te kommunikeer en 'n ding uit te praat nie. So is iemand om vir jou strip en tel sy handjies op en tel jy nou maar jou handjies op en slaan terug. Maar daai bynaam vir my wat ek in die polisie gehad het almal gedink dis as gevolg van die aggressie in my en ek het mense pak slaag gegee en goeters. Maar dis nie daaroor nie. Ek was 'n bliksem in my werk gewees. As ek jou ondersoek en ek het 'n saak teen jou gaan jy tronk toe en as ek byt hou ek vas, jy weet, ek is soos 'n volksterrier gewees. So ek dink baie van die mense het my byname heeltemal verkeerd verstaan. Alhoewel die dag as my tor afgeval het, dan sou ek nou jou gee waarvoor jy gevra het. So ja. Jy was ook nie bang om vir hoë range vir generaals en brigadiers jou mening oor 'n ding te gee nie. Nee. Jy weet, ek sê altyd 'n rang is 'n salarisskaal. Dis al wat dit is. Hy het miskien bietjie meer kennis as ek op die vlak waar hy sit. Maar jy weet, ek was van 1984 af 'n speurder gewees. En dan kom ons in na 94, dan word iemand bo jou aangestel as 'n offisier wat nie eens weet hoe lyk 'n dossier in die binnekant nie en dan wil hulle vir jou opdragte gee om wat jy moet doen in dit. So en ek het altyd my toys uit die kot uit te gooi dan, want die groot probleem is ek moet met daai dossier hof toe gaan. So dit is nie daai offisier se naam wat Popeye gemaak word in die hof nie, dis my naam. So en ja, dan het ek maar geweier in goeters en ek was moeilik en ek het nie geworry wie ek aanvat nie. So vir my was jy 'n man gewees. Met die vrouens het ek my geïgnoreer en weggestap. Maar die mans het ek aangevat of hy nou 'n konstabel was of hy 'n generaal was, my nie geplan nie. Hoe het jy in die polisie beland want ek dink jy hou die rekord vir die mens wat die meeste uit die polisie uit is en weer terug. Ek dink jy het 4 keer bedank en jy is 5 keer terug. Ja, ek het ook vir myself daar gevra. Ek dink ek moet of baie goed wees of iemand was baie lief vir my, ek weet nie. So ja, ek het staan in 9 uit die skool uit gegaan. Toe was ek te jonk om weermag toe te gaan ek polisiestasie toe gaan doen ek aansoek om 'n polisieman te word, want dis weer een van die kere wat my ma getrek het en ek was net gatvol vir dit gewees. Ek was moeg vir skole en skole. Toe ek polisiestasie toe gaan aangesluit by die polisie. In die college was die eerste keer wat ek 'n sergeant bietjie aan sy nek opgetel het, wat ons 2 in die oggend kom uithaal het en ons rondgejaag het. Vir geen rede nie. Jy weet, as 'n ou nog dinge gedoen het wat verkeerd was, dan het ek nie 'n probleem nie, jy weet. Maar jy moet nie goed doen omdat jy dit kan doen nie. Dan moet 'n goeie rede wees om dit te doen. So en elke keer het ek maar, jy weet, die eerste keer toe ek geloop het, was my kind baie siek, Roan, en my vrou daai tyd moes hom hospitaal toe vat en sy moes meer as 5 kilos loop elke dag. Maar die hospitaal wou hom nie daar gehou nie, hy het droos gehad. So en ek het toe gevra vir verlof hê en hulle het verlof geweier want dit was daai tyd van die onluste. En ons het 'n vereniging gesit met die groot onluste in Uitivol en toe het ek net ontslag gevat en mynspeders toe gegaan,
teruggekom polisie toe as 'n speeder. En in 1990 het ek vir my ouma gaan werk, baie groot salaris gekry. Dit het ook toe nie uitgewerk nie, want jy werk nie vir familie nie, hulle misbruik jou, omdat hulle jou 'n salaris betaal, maar dink jy die meeste mense misbruik jou as jy jou salaris betaal. En toe het ek in 2008 dink ek, het ek ook 'n onderrondsie gehad met 'n brigadier, en toe het ek ook vir hom gesê, vat jou job, en toe het ek ook geloop. In 2009 het generaal Bester my, 2008 jaar eind, het sy my gekry by 'n funksie, en vir my sê, jou hare is nou bietjie lank, want ek was altyd uitgetrap oor my hare, en waar werk jy? So ek van nie, ek is nie meer in die polisie nie, en sy het aangedring dat ek weer 'n aansoek moet insit, en aansoek ingesit, en toe vir 5de keer teruggekom. So, ja, ek weet nie, maar ek dink ook, dit was die wil van die Here, daai tyd wat my eintlik teruggebring het, want die Kreersdorpmoorde het in 2012 begin. Eintlik voor dit al, ek het sake wat voor dit waar mense dood is, wat hulle nie gelink is nie, maar dit was dieselfde mense, en dit kon nie opgelos word nie. Die polisie het babbels gehad tot in 2015 wat ek aangestel is, verkeerde mense gearresteer, verkeerde mense aangeraan dat hulle bekentenisse aflê. So ek dink maar dit was die Here se wil om my daai erkenning te gee en my daai kennis te gee om daai moorde op te los. Jy het nou gepraat so van vereniging, so, en jy was, as ek reg verstaan, ook in die onluste eenheid, en jy het verskriklike goed van halsnoermoorde en al sulke dinge moes. Ja, ek is uit die Polieskollege uit, is ek onluste eenheid toe in Johannesburg. Daar het ek myself verplaas in Kreersdorp toe, want ek het 'n sergeant daar ook nie aangerand nie. Ek het hom net verduidelik, weet hy kan nie doen wat hy doen nie. So, en ek het my torret afgeval, ek het op my motorbike geklim, John Forster toe gery, ontslag gekoop, Kreersdorp toe gery en ernstig gedoen, en ek is in Kreersdorp opgeneem. Ek het so 'n jaar by Werming gewerk, bietjie minder as 'n jaar, en toe het daai tyd se bevelvoerder, hy was kaptein Dekker gewees, vir my gesê, nee, jy pas nie in nie, gaan jy na die skietskop en dondersquad te stuur. Maar daai tyd was ons nie 'n onluste eenheid nie, ons was 'n reaksie eenheid. So ons het terrorisme gewerk en al daai tipe goeders. Dit eers later van tyd 'n onluste eenheid geword, maar ons was deel van die onluste. As daar onluste was, het ons uitgegaan en onluste gefight. Ja, en jy weet, jy sien goed mense wat uit hulle huise uitgehaal word, in karre gesit word, die kar word omgekeer, die kar word in die brand gesteek, en dan gooi hulle die kar met klippe. So as hulle uitklim, word hulle doodgegooi of hulle brand dood binnekant. Van my polisievriende is vermoor in die onluste. Ook geneklis, hulle het in 'n ditch gery wat saam met my gewerk het, uitgehaal, arm afgekap, genek, tyres oor hulle kop gesit en geneklis. So jy het baie goed gesien as 'n jong mens wat, ek dink die meeste van ons wat daai tyd by die onderste eenheid gewerk het, het nooit berading gekry oor dit nie. Want daar was daai tyd in die polisie in elk geval nie berading gewees nie. So in baie van hierdie goeders haal die polisieman in op die einde van die dag. Jy weet, hulle word dronkgatte, beland in Sterkfontein Hospitaal, in daai plekke, rand hulle vrouens aan, baie aggressie. Maar dit kom alles van daai tyd af. Jy weet, vandag se jong polisiemanne, ek glo nie hulle sal deur hy goed kan gaan waar ons gegaan het nie. It's impossible. Vandag kom hy in 'n voorval waar hy een skoot skiet en iemand skiet op hom en dan boek hulle af siek stres. Maar dit is ook omdat ons wou polisiemanne gewees het daai tyd. Dit was nie die enigste job wat jy kon kry nie. Dis wat jy wou gewees het. En jy sê jy kan nou nog nie eintlik na halsnoer foto kyk waar halsnoermoord of so iets plaas nie, jy kry reuk. Ja, ek kan daarna kyk. Dit pla my nie, maar as ek televisie kyk en daar's byvoorbeeld 'n patoloog wat 'n lijk oopsny, dan kry ek daai reuk, want ek was elke donderdag toe ek 'n speeder was ons by die lijkhuis met lijkskou en so goed gewees. As ek 'n necklace sien, foto van 'n necklace sien, dan kry ek daai reuk, want dis asof dit in jou brein ingebrand is. Ja, dan pla dit ou so 'n bietjie, maar dan sit weer uit en dan sit verby. En die interessante ding is ook, daai tyd mag jy nie gepraat het daar, so jy kan nie eers met 'n sielkundige of met jou vrou of jou... Nee. Jy mag nie, dis teen die wet gewees. Nee, dis teen die wet. Onthou, ons het ook goed vir die regering gedoen en optredes gehad wat voor die tyd waaraf jy gesê, jy praat nie oor nie en jy sal nooit in jou lewe hieroor praat nie. So van die polisiemanne het na 94 hulle harte gaan skoonmaak.
oor goed wat hulle gedoen het. En dis moeilik, want jy het vir die regering van die dag gewerk. Ek het na 94 nog steeds vir die regering van die dag gewerk. So jy neem opdragte van senior offisiere, maar op die einde van die dag is jy die persoon wat alleen voor die hof staan. Jy weet, die senior offisiere sê net sorry, ons het nie daai opdrag gegee nie. Ek was van jongs af maar baie moeilik geweest. As ek 'n opdrag gekry het wat nie vir my sin gemaak het nie, dan het ek gevra hulle moet dit op skrif sit. Dan het hulle geweier om dit op skrif te sit en dan het ek dit nie gedoen nie. So, maar jy maak jouself baie ongewild as jy so iets doen. Maar dit is maar jou eie besluit om so op te tree. Ek het altyd te sê, cover your ass. Dis maar iets wat jy moet doen. Jy het nie 'n keuse nie. En 'n ander ding is jy het 'n bomaanval net oorleef. Ja, ek was by Kreersdorp by die hof gewees. Gewoonlik loop ek van die kantoor af om hof toe en daai dag het ek nie omgeloop nie. Ek het my dossiere in my kar gelaai. Ek het 'n Sierra gery, omgery by die hof gestop, die dossiere ingevat. Ek het reg agter Dale Evans se kar gestop, want Dale Evans se kar het gestaan en dan het die bomkar gestaan. Ek het nog die polisieman wat in die tikkieboks staan en praat het dopgehou en ek het gedraai en toe ek by die polisiestasie inry en stop, toe gaan die bom af. En jy weet nie wat dit is nie. Dis iets wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie. Jy hoor net hierdie hengse verplasing van lig en daai hele Sierra vir my tel op. Next moments al die glasse van die polisiestasie kom af en val bo op die kar en jy spring uit met jou 9mm in jou hand en jy's doof. Daarna is jy doof, jy kan niks hoor nie. En dis net rook en goed. Jy's heeltemal gedisoriënteer. Maar ek het dit nie gesien as, jy weet, ek het die bom gemis of so aan nie. Ons het daarna, daar mense uit die hof uitgekom en vir ons gesê, hulle dink daar's 'n bom in die hof. Almal het uitgekom, ons was so 3 ouens wat ingegaan het en ek het die bom in die toilet gekry, in die een toilet gekry aan die regterkant, waar hy agter die toilet gelê het. Dit was 'n groot plastiek plofstof en alles met 'n limpet myn bo-op dit met skroewe en goeters. So ons het uitgegaan, die ou van die bom op squad het opgedaag. Ons het vir hulle gesê waar is die bom? Hy het ingegaan en die bom gaan ontlont. Wat moes gebeur het, daai bom moes eers ontplof het en dan sou almal uit die hof uitgekom en nou maar die hoeke van die straat het en dan moes daai bom op die straat ontplof het. So dan sou baie meer mense dood gewees het. Ja, en dan was ek het die aand gewerk, ook by die speurders gewees. Ek het by die polisiestasie gestop en toe is daar ook 'n helse ontploffing wat uit die dorp uitkom. Toe ry ek dorp se kant toe, toe het hulle die poskantoor opgeblaas. En die ander keer was ek in Rodepoort gewees en ons was by die bank gewees, uitklim in die bank gery. Ons was seker so 8 kilos van die bank af. Toe hoor ons ek hierdie helse slag. Toe draai ons om te ry ons terug en voor die bank was daar 'n sementasblik. Toe was daar 'n bom in die sementasblik wat afgegaan het. So maar dis nie jy kan net nie vir mense verduidelik nie. Daai eerste een was vir my baie erg geweest. Jy weet, maar andersins die ander goed is maar deel van jou werk. Daar's 'n saak wat jy gedoen het wat my baie interesseer, wat ek nie baie van weet nie, en dit is toe jy, ek dink 3 dae lank agter 'n vragmotor se transponder aangery het. Ja, die polismanne het 'n trok geroof. Maar ek het nie geweet dis polismanne nie. So hulle het die trok in Magalies geroof om Pretoria toe gevat. In Pretoria het hulle die drywer van die trok aangehou binne in 'n kar. Was 'n Toyota Corolla gewees, maar hy kon nie vir my sê dis 'n Toyota Corolla nie. Al wat hy vir my gesê het na die tyd is, hy het tieroog gearliewer en het die nommertjie by die venster het hy gememorize. En toe is hulle weg met die trok en die vrag gaan aflaai, toe het hulle die perd teruggebring en toe het hulle die ou teruggevat Magalies toe. En van daar af het hy sy baas gekontak en sê hy's geroof en goed. Ek het die docket gekry. En toe vra ek vir die mense van die trokmaatskappy, het hy 'n tachograaf in. Toe sê hulle hy het 'n tachograaf in. So toe sê ek, hulle moet vir my die tachograaf print. En die tachograaf is 'n ding wat binne in 'n voertuig is en hy wys jou, jy stop, die spoed wat jy ry, jy stop. Maar jy kan nie wys jy draai links, jy draai regs en goed, is maar net die spoed wat jy ry. Toe het ek hulle gevra, hulle moet my help om vir my te wys waar hy gestop het by die garage in Pretoria.
En van daar af het ek toe elke dag die tachograaf gevat en gery en dan sê hy 5 km/h, 10 km/h, 20 en dan stop hy weer. En dan was dit miskien by 'n kruising of by 'n robot. Dan het ek altyd eers regs gegaan. Dan sien ek nee, hy tachograaf werk net nie, dan het ek reguit te gaan. Nee, hy werk net en dan het ek links gegaan. En so het ek vir 3 dae gery en eventually die vrag teruggekry daar in 'n area naby Warmbad. En toe het ek teruggekom weer met die drywer van die dinge onderhoud gedoen. En toe het ek Toyota gebel. Daai tyd was dit maklik om inligting te kry, nie soos vandag wat jy 205 moet doen en al goed nie. Vir hulle gevra, hulle moet kyk hierdie nommer of wat se kar is dit? Toe het hulle vir my gesê dis 'n Toyota Corolla en engine nommer gegee. Engine nommer op die stelsel gesit, kom dit uit op registrasie getoets, kom dit uit op 'n polisiekar, op hoofkantoor gebel, hoofkantoor sê die se Wesrand kar met vereniging het daai tyd onder die Wesrand geval. Wesrand gebel, hulle gesê nee, dis vereniging kar, vereniging toe gery, hulle het vir my gesê nee, dis 'n Sebokeng kar. En by Sebokeng, maar ek het die klaar toe saamgevat vir 'n spontane uitwysing wat eintlik amper beter is as 'n ID-parade. En hy het die kaart vir my uitgewys toe en die tierhoogte was nog steeds daar, die ding op die venster was nog steeds daar. En toe het ons deur die polisiestasie geloop en ons het by die speurtak bevelvoerderskantoor ingeloop. Toe sê hy vir my dis die ou wat hom geroof het en op 'n einde van die dag het ek die takbevelvoerder, adjutant en sergeant toegesluit van Sebokeng polisiestasie. So die ding is van speurwerk, jy moet nie tunnelvisie hê nie en jy moet bereid wees om moeite te doen. Ek glo daar is nog goeie speurders. Ek wil dit graag glo, maar ek dink omdat daar vandag so groot omset van werk is, jy weet, meeste speurders sit met 300, 350, 400 dokkets op hulle tafel. Daar's nie karre nie, daar's nie hulpmiddels nie. Doen hulle nie regtig meer baie moeite in ondersoek nie. So ja, en voor die regering dit nie gaan regstel nie, jy weet, die mense sê altyd die polisie doen nie hulle werk nie, maar dan sê ek, vat Kreeusdorp vir 'n voorbeeld. Kreeusdorp het miskien 3 karre op skof wat buite werk. En dan werk hy nou Kreeusdorp, hy werk Mansfield en baie keer gaan hulle uit Talton toe. So as een kar uitgaan na 'n staatsongeluk of na 'n ongeluk toe, 'n ander kar gaan uit na 'n moordtoneel toe en die ander kar is besig met iets, jy kla oor jou klere wat van jou wasgoedlyn af gesteel is, nou kom hulle vanaand 7 uur by jou uit, nou sê ja, die polisie doen nie hulle werk nie. Maar die mense verstaan nie hoe die hel moet daai min polismanne by al die klagtes uitkom. So hulle prioritiseer ook die klagtes. En as jy vat in Suid-Afrika, is daar sê 60 miljoen mense. Daar is 180.000 polismanne, waarvan 40.000 kantoormense is, of as Johnnies is. Dan kry jy nog jou speseenhede, mense wat die ministers oppas, mense wat by die howe werk, mense wat in die charge office in die selle werk, PKRS werk. Dis almal gewone mense wat polismanne wat ander werk het om te doen. So hulle het nie tyd vir misdaadvoorkoming nie. So jou misdaadvoorkoming sê maar is kom ons vat 'n ronde bedrag en sê is 50.000 polismanne doen misdaadvoorkoming. Daai 50.000 word in 4 groepe opgedeel. Want daar's 4 skofte by elke stasie. So okay, dan sit ons met 10-15.000 polismanne per skof in die land wat misdaadvoorkoming doen. So hoe doen 15.000 polismanne misdaadvoorkoming op 60 miljoen mense? Impossible. So en ek glo nie aan misdaadvoorkoming nie. Ek dink misdaadvoorkoming is misdaadverplasing. As jy met blou ligte en goed rondjag in die dorp om misdaadvoorkoming te doen, wat doen die kroeg? Hy gaan daar waar daar nie blou ligte is nie. So jy verplaas net jou misdaad. Ek glo hulle moet begin misdadigers identifiseer soos in die ou dae en hulle arresteer en ons moet begin by klein misdaad, nie by groot misdaad nie, want jou klein misdadigers word jou groot misdadigers. Ander interessante ding wat ek nie kon glo nie was dat jy vir Eugene Terblanche in hegtenis geneem het. Ja, dit was nogal interessant geweest. Hy het mos vir Lani Allen 'n bietjie liefde gemaak met haar hier so by Kreeusdorp monument en toe hulle nou gesien en daar was nou groot stories daaroor gemaak en niemand wou hom gaan hier arresteer nie. Hulle het my toe gestuur, ek het haar verklaring gaan neem. En toe ek weer by die kantoor kom,
toe met iemand hom gaan arresteer. Sê, ag, Here asseblief, hy's 'n gewone ou. Jy weet die Jean was 'n polisieman geweest, né? Ja. Ja, so en my kar geklim, Joburg Pretoria toe gery. Hy was nie by sy kantore nie. Hulle het my gesê eet iewers by Brooklyn. Daan toe gery, kom daar gekry waar hy sit en eet. My gesê kan saam eet, sê ek nee, ek is nie om saam te eet nie, ek sê om jou te arresteer. Glad nie harregat gewees nie, om gesit tot hy klaar geëet het, in die kar gelaai, deurgebring Kreeusdorp toe en ja, om daar in die selle gesit en ek weet nie wat het van daai saak geword nie. Ek het hom nie geondersoek nie. Ek dink dit was 'n offisier wat hom geondersoek het, maar ek weet nie op die einde van die dag wat dit met die saak gebeur nie. Ek is een van daai ouens wat as jy iets verkeerd gedoen het, moet jy pa staan daarvoor. So, ongeag jou rang, ongeag jou status, ongeag wie jy dink jy is, as ek 'n saak teen jou het, en dis 'n goeie saak, gaan ek jou toesluit, klaar. Nie, dit gaan nie oor vindictiveness nie, dit gaan net oor geregtigheid. Jy moet op die einde van die dag moet geregtigheid geskied. Ben, jy's amper soos 'n kat met 9 lewens, want jy was ook in 'n paar motorongelukke, maar jy was in een verskriklike groot motorongeluk wat hulle eintlik basies vir jou dood verklaar het op die toneel en dit was as gevolg van epilepsie as ek reg verstaan. Ja, ek was 'n paar keer in die polisie in ongelukke gewees wat ek na die tyd vir die mense gesê het, maar ek weet nie wat het gebeur nie. En dan sê hulle vir my, ag twak man, jy moet weet, was dit 'n swart hond, want ons moes altyd die swart hond gebruik wat voor die kar ingehardloop het en dan het jy in die paal vasgery of die kar gerol. Sê ek nee, daar was nie 'n swart hond nie, maar ek kan nie onthou wat het gebeur nie. Ek het baie keer gery, dan kyk ek in my spieël, dan sal ek nou 'n kar van voor af sien aankom en next moment is die kar weg en dan kyk ek in my spieël en sê daar agter, ek sal by die huis sit en dan sal ek 5 voor 7 die remote vat om die channel te change na die nuus toe. En as ek sien dan is dit 10 oor 7 dan sit ek nog met die remote in my hand en ek het nog nie gechange, maar ek het lang ure gewerk, so ek het my altyd gedink dit is as gevolg van moegheid wat dit gebeur het. En hierdie dag, ek het die oggend by die werk gekom. Ek het my kar vir mense gegee. Ek sien jy weet al. Ek het my kar vir mense gegee om vir my subpoenas te gaan dien in Brits op 'n moordsaak wat hulle nie gedoen het nie. So ek het my torrent afgeval daar en ek is toe in Pretoria toe forensies toe. Ek het goed by forensies gaan optel en ek moes van forensies af teruggery Kreeusdorp toe. En ek het ongeluk gemaak in Mooinooi. Ek kan niks onthou nie. Mense sê ek het soos 'n robot bestuur, hulle het gedog ek sonder drugs. En as hulle afgaan van die pad af, dan het ek nog steeds met flikkerhang sit en heeltemal so gery soos ja, en toe was daar padwerke gewees op die highway en my brein kon nie daai file kry met 'n man wat staan in die middel van die pad op die highway met 'n stopbordjie en ek het net aangehou ry. So ek het 3 karre saam my kar afgeskryf. Brits ambulansdienste het my doodverklaar op die toneel. 'n Chopper het kom land van Unitas Hospitaal. Dokter het gesê daar's nog vital signs. Hulle het my gelaai en hy sou my doodverklaar het by Unitas Hospitaal en ja, dis ek nie oorlede nie. So toe het ek geleef, maar ek het baie seer gekry. My oog was uit, my gesig was geskaad, my skeleton het geskeur, die binnekant gebreek. Maar hulle het gesê as dit reg kom en dit druk nie senuwees vat nie, gaan hulle nie sny nie. So my borsbeen gekraak, my ribbes af, my rug was gebreek gewees. Ek was lank in 'n koma gewees. Ek was so 108 kg. Want ek het daai jaar het ek Polisie SA's bodybuilding gewen. En toe ek weer begin loop 10 maande later, toe weeg ek 72 kg, toe kan ek nie 5 kg weight optel nie. My kinders het my rondgesleep in die huis op 'n matras. Ek kon nie loop nie. Ja, dit was vir my baie moeilik, jy weet jy. Ek het ook in Sunnyside as ek kies as die beste speler daai jaar. En jy het hierdie dink van jouself, ja, you know, I'm God's gift to everything. Jy het 'n groot kop oor, jy weet jy's die beste dit en jy's beste gebou en ek dink die Here het my maar net bietjie geruk en gesê, ou, jy is eintlik niks nie. Kom ek wys jou, jy is eintlik niks nie en hy het my teruggebring aarde toe. So ja, want my menswese het daarna ook baie verander. As gevolg van die plek waar jy werk in die polisie, jy weet jy werk net met die slegste van die slegste op die aardbol. Jy het ander goeie mense wat jy mee werk wat klaars is, wat jy verklaring by vat, maar oor die algemeen werk jy met gemors. So al probeer jy hoe om jou lewe te verander, jy gaan maar terug in daai groef van aggressie en sukkel om goeders te doen wat jou heeltemal
jou oordeel baie keer benadeel. So maar vandat ek afgetree het, was ek seker nog so 2 jaar moeilik geweest, want daai polisman is nog binne in jou, jy trek nog mense van die pad af wat soos hulle boudery al is jy nie meer 'n polisman nie. Maar ek moet sê, vanaf Wilma in my lewe is, het ek heeltemal rustig geraak. Ek sou so nou en dan kwaad word vir ou wat stupid ry, maar waar ek voorheen hom sou aftrek en vir hom verduidelik het, jy kan nie so ry nie, doen ek dit nou nie meer nie. So ja. Ben, jy het ook skouers geskuur met omstrede mense soos Burning Ntlhameza, Richard Mdluli, Shadrack Sibiya, almal in daai tyd toe Zuma president was. Ja, Shadrack Sibiya was my baas gewees. Ntlhameza was groot baas van die Hawks gewees. Ek en my vorige bevelvoerder by anti-korrupsie het nie eye to eye gesien nie, omdat sekere mense by my eenheid korrup was, 900,000 rand by Nigerians gevat het. Ek het op verlof gegaan, ek het opdragte gegee, hulle fone moet gedoen word en jy weet hulle moet geskort word, teruggekom van verlof af, hulle het nog steeds al gewerk. Ek het my bevelvoerder gaan aanvat. Toe het hy vir my gesê, luister, ek is die bevelvoerder, ek besluit wie, wat, waar en wanneer. Ek kan nie saam korrupte mense werk. Jy weet, ons is anti-korrupsie. Ons sluit in die Hawks anti-korrupsie, nie gewone ding is nie. So ek glo die mense wat daar werk moet daarom bo verdenking wees. So dit was maar 'n geveg gewees en op die einde van die dag is ek weggejaag van die eenheid af, verplaas. Maar voor dit het generaal Dramat hulle my ook Aipa toe gestuur. Toe het ek daar gehelp om vir generaal Sibiya te ondersoek. Ek was die middelman tussen polisiehoofkantoor en Aipa. Die polisiehoofkantoor wou nie die dockets vir Aipa gegee het nie, so ek moes die dockets gaan scan en kyk wat zijn die dockets en wat van toepassing is, moes ek fotostate van maak en vir my bereid gevat het en Sissoko was die hoofondersoekbeampte daar. Daar het ek ook agtergekom dat alhoewel Aipa veronderstel is om hoogs opgeleide mense te hê, is daar ook mense wat nie hoogs opgelei is nie. Hulle wil ek moet X70's gedoen het op prokureur se fone en goeters. En 'n regter gaan nooit 'n X70 goedkeur op 'n prokureur of iemand tensy dit in dinge is van staatsveiligheid. So ek het hulle gehelp in 205 reg te doen om die mense se fone te check. En eendag toe ek daar sit toe kom generaal Sibiya aangestap met Paul O'Sullivan en toe roep ek vir Sissoko uit en ek sê vir hom, what now? Hy is nie veronderstel om te weet ek moet daar wees nie. En want hy is my bevelvoerder. En toe sê hy vir my nee, my bereidheid hulle laat inkom. Toe sê ek alright, I'm finished. Toe stap ek uit daar en ek het weggeloop. Ek weet nie wat het verder gebeur nie. Ek weet Sibiya is op 'n later stadium is hy ontslaan uit die polisie uit. Maar ja, die groot baas Ntlhameza het my een keer uit die Kaap uit gebel. Maar nou nie vir jou jok nie. Dit was na die Kreersdorp moorde. Is net voor hy weggejaag ook is. Toe wil hy geweet het waar werk ek en goed. En toe sê ek vir hom, maar hoorie, kyk jy nie nuus nie. Lees jy nie koerante nie, want my gesig is elke dag in die koerante en op die nuus. En ek is besig met die Kreersdorp moorde en goed. En toe het hy ook vir my gesê, ek sal onmiddellik rapporteer of hy vat my rang. Sê ek, jy kan nie my rang vat nie, want jy het my nie bevorder nie. Ek het baie koppe gestamp met korrupte mense. Almal van hulle, soos jy nou self weet, is korrup. Hulle is ontslaan uit die polisie uit. Dis net vir my baie hartseer dat van 1994 af, dat al die hoofde van die polisie en hoofde van organized crime en hoofde van crime intelligence, almal ontslaan is uit die polisie uit as gevolg van korrupsie of een of ander misdryf wat hulle gepleeg het. Jy weet, dis die mense na wie die konstabels, sergeante, adjudante moet opkyk en dis hoekom dit gaan in die land soos wat dit gaan, want jou groot baas is korrup, so die konstabel dink maar oor as hy korrup is en hy kan noem wat hy wil, want mense praat. As jy op grondvloer is, praat mense, almal weet wie doen wat. En dan begin die konstabels chocho, jy weet, jy gaan maar polisiestasies toe, gaan kyk wat se karre ry konstabels, GTI's, gaan kyk wat se karre ry adjudante, Range Rovers. Jy weet, sy maandelikse salaris kan nie as hy ding se paaiement betaal nie. En hulle dink dis reg, jy weet, want die groot baase doen dit, so hoekom kan hulle dit nie doen nie. So op hierdie stadium, jy weet, die polisie is vrot. Daar is baie goeie polismanne nog in die polisie wat hulle bes probeer, maar is hulle nie die regte
offisierstrukture gaan terugbring en die regte mense gaan terugbring wat misdaad gaan aanspreek nie. Dit gaan hierdie land is op 'n pad agteruit. Dit gaan nie beter word nie. Ek neem aan die getuienis by die Matlanga kommissie en so aan, dit is nie vir jou 'n verrassing nie. Nee, niks van daai goed is vir my 'n verrassing nie. Baie van daai goed weet ek al lankal omdat ek by anti-korrupsie gewerk het. Ek het mense geondersoek. Ek sal nie name noem nie. En ek het dossiere vir hoofkantore gegee en daai mense het niks oorgekom nie. Want ek het nie dossiere vir hulle gegee nie. Hulle kom vat basies so dossiere by jou. Hulle hoor jy ondersoek hierdie ou en dan next moment dan sal 'n man van hoofkantoor wat die dokter by jou kom haal en daar gebeur net nooit iets met daai senior offisier nie. Baie van die goed wat ek ondersoek het hulle bedank uit die polisie uit, maar as jy weer sien is hulle in diens geneem op 'n ander plek nog steeds in 'n gesagsposisie. So dit is baie moeilik want wie vertrou jy? En ook op 'n call omdat ek hierdie mense geondersoek het, generaal Sibiya het vir my 'n bakkie gegee omdat ek die beste speler was in 2012 by die Hawks. Bakkie was op my 108, dit is soos jou gun is op jou 108 en jou bulletproof en dis nou jou goeders. Wat nie met gewone polismanne gebeur nie, want 'n kar is gewoonlik vir al die polismanne van die eenheid om mee rond te ry. Maar ek het nie in die kar se spaarsleutels gehad nie. Die spaarsleutels was by sy kantore gehou. En toe met die korrupsie en goed dat ek begin ondersoek het, kyk, daar's nog baie generale en brigadiere wat korrup is wat nog nie hulle name genoem is by daai kommissie nie. Het ek op 'n koel gevoel hulle gaan my plant. Jy weet, ek stop by 'n hof, kom uit die hof uit, klim in my bakkie en ek ry my hoek, polisie trek my af, kry diamonds in my kar of dagga in my kar of 'n onregmatige vuurwapen en ek is die enigste drywer van my kar. Hoe gaan ek myself verdedig? Want ek teken hom elke oggend in en uit. So en toe het ek net besluit ek gaan ook nie meer met daai kar ry nie, jy weet. So jy moet heeltyd oor jou skouer kyk en jy moet nog 'n goeie polisman probeer wees en jy moet nog die werk probeer doen en meeste van die mense gee jou harde tyd omdat jy jou werk doen. Jy weet, ek sê vandag 'n polisman wat reguit loop, dit lyk amper of hy korrup is, soos die res korrup is. So dit is baie moeilik. Kom ons kom by die Kreersdorp moorde, die boosaardige mense soos Cecilia Steyn, Marinda Steyn, haar 2 kinders, Marcel Leroux, Zack Valentine ensovoorts. Hoe het daai saak by jou beland? Brigadier Victor het iemand gebel, 'n vriend van hom wat voorheen in die polisie was by PKRS. En hulle het gesit en gesels en toe sê Victor vir hom dat hy moet 'n speurder kry want hierdie saak gaan nêrens heen nie, as 'n taakspan opgewees en dit voel net vir hom, jy weet, dinge gebeur nie soos dit moet gebeur nie. En toe het die ou vir hom gesê, hoor jy, daar's net een wat hy dink kan ondersoek en dis Ben Booysen. En ek drink slaappille in die aand want ek het breinepilepsie, so my brein sit nie af nie. Ek het al my pille ingehaal, in die bed gelê, my foon het gelei, ek het hom geantwoord toe se Brigadier Victor. Ek het opgestaan, weet nie hoekom nie, ek het op die trappe gaan sit volgens die mense nou wat nog daai tyd saam in die huis was. Ek moet hom gepraat en toe het hy vir my gesê, kan ek help in die Kreersdorp ondersoeke? En ek het vir hom gesê, ja, ek sal help, maar ek soek niemand om dit saam met te doen nie. Die groot probleem is, misdrywe het 'n goue draad, enige misdryf. Daar's 'n goue draad en jy moet daai goue draad die hele tyd aan mekaar hou. Anders iewerste as hy breek, dan is jou ondersoek in sy hel in. So jy kan nie 5 ouens na 5 verskillende mense toe stuur om verklaringe te gaan neem nie. Jy kan, maar jy gaan nie baat nie. Want jy hoor iets by 'n persoon, iemand anders hoor iets by 'n ander persoon, maar nie een van hulle twee sit daai iets in die verklaring nie. So dan op die einde van die dag maak goed nie sin nie. So ek het altyd my eie verklaringe geneem, sodat ek by die volgende ou kom en hy praat dan onthou ek, maar daai ou het dit ook gesê en daai ou het dit ook gesê en dan begin jy die goue draadjie by mekaar kry. So en ja, ek het daar begin werk. Kolonel Gert het my in die begin baie gehelp, hy in sy taakspan, en die vuurwapens te gaan uithaal en al daai goed. Ek het niemand self gearresteer nie, ek het lasbriewe gekry vir Cecilia en Marinda, laat hulle gearresteer word, en onthou, ek het ook nie in die begin die moordsake gehad nie. Ek het Zak aangehou op die bedrogsaak wat hy vir Discovery vals inligting gee het of nie, hy nie Cecilia hulle, laat hy dood is, en ek het Cecilia almal op hy selfe docket aangehou. Ek het eers omtrent 3 maande later het ek al die Kreersdorp
al die moorde se dockets by my gehad. Die 2012 dockets tot vandag toe is weg. Niemand weet waar dit is nie. Ek het duplikate by die Hooggeregshof gekry, maar onthou die duplikate het nie alles in nie. Hy het 'n verklaring hierin en daai verklaring kan jy nie lees nie en die B-afdeling van die docket is nie daar nie en die C-afdeling van die docket is nie daar nie. So ek moes basies van voor af met my ondersoek doen. Maar nou het ek name gehad. So dan het ek hierdie persoon gebel en sê hoor hierso, ek wil 'n verklaring by jou kom neem en baie van hulle wou nie meer vir my verklaringe gee nie want hulle sê die polisie het nie hulle werk gedoen daai tyd nie. Hulle het al die inligting vir die polisie gegee. En die polisie het niks gedoen nie, so dit was vir my baie moeilik geweest om my ondersoek van voor af te doen. Dit was regtig baie stresvol geweest. Want jy ondersoek nou 2012 moorde 2016. En onthou Leroux het vir my inligting gegee oor wat hy dink gebeur het. Maar ek kan nie net met daai inligting hof toe gaan nie, want onthou hy is ook 'n beskuldigde. So al die inligting wat hy my gee, moet ek ondersoek om sy inligting te staaf. So dis nie net van hy nou bekentenis aflê, nou gaan die mense tronk toe gaan nie. So ek het rondgery. Ons het regtig ek het regtig baie hard gewerk. Ek het siek geword, griep gekry. Ek het aangehou werk, dokter het my afgeboek. Ek het 1 of 2 dae gym toe gegaan met my siek lyf. Toe het ek een oggend opstaan, toe kan ek nie meer nie. Toe is ek dokter toe en van die dokter af is ek hospitaal toe en toe het ek 'n vergroot hart. As gevolg van dit. Maar ek sal nie sê dit was 'n moeilike ondersoek gewees nie. Die omstandighede was net moeilik geweest, want niemand wou behulpsaam wees nie. Ek en advokaat Gerry en advokaat Paul het kilometers gery agter getuies aan, wat ek hulle gevat het dat ons verklaringe herneem en dat advokaat Gerry hulle onderhoude met die mense doen. So dit was moeilik. Kom ons begin net soort van om stap vir stap deur hierdie hele proses te gaan van die Krugersdorp-moorde en die ondersoek. Die Overcomers Through Christ van Ria Groenewald, dit is haar Christelike groep, dit het eintlik hierdie hele ding aan die gang gesit, want sy het Cecilia as 'n projek gesien wat sy moes red. Ja, Cecilia het by een van hierdie goeters opgedaag en Marinda hulle. En dis hoe hulle in die ding ingebring is. Maar Cecilia, vir 'n persoon wat standaard 7 kwalifikasie het, want dis die standaard wat sy klaar gemaak het op skool, wat ons gehoor het, is sy hoogs intelligent. Sy kon regtig baie ver in haar lewe gekom het. Sy is nie dom nie, maar sy het 'n makliker manier gevind om geld te maak. Om geld uit mense te extort uit as gevolg van satanisme, want sy het met satanisme al begin toe sy op skool was. Sy het in Western Area, sy het 'n skool uitgeskort as gevolg van satanisme, toe haar ma daar gebly het. En die ergste van alles is, dis nie jou mense van 'n swak area wat sy beheer het nie. Jy weet, al die mense wat na haar geluister het, is mense wat freaking kwalifikasies het, dis mense wat grade het, dis mense wat op skool gepresteer het, jy weet, dis nie jou boemelaar wat sy langs die pad gekry het en met sy kop gesmokkel het en hy het al hierdie goed gedoen wat sy wou gehad het hy moet doen nie. Ek dink net hulle was baie gullible en ek dink sy het 'n manier gehad om met mense te praat wat totaal hulle breinselle wegvat. Want as jy normaal gaan dink oor wat sy vertel het, dis onlogiese goed. So vir haar om daai goed vir iemand te vertel en hulle glo dit, sy het 'n skill gehad. Sy definitief. Hoe het Electus Berduyos ontstaan? Was dit na Cecilia en Ria uitval gehad het? Nee, dit was lank voor dit. Maria het Electus Berduyos begin om vir die publiek te waarsku oor satanisme en goeie. Daar was baie mense van Krugersdorp wat deel was van daai Electus Berduyos groep. Somewhere along the line het Marinda en Cecilia ook een van hierdie goeters bygewoon en toe is Marinda vir Cecilia voorgestel aan Ria as hierdie 42-jarige heks. Sy is 'n hoofheks. Sy was met die duiwel getroud. Ek het tot 'n formulier wat hulle vir die duiwel gevra het, vat jy as vrou, ja, en ek het hom nou die dag het ek die formulier vir Wilma gestuur, dat sy dit ook lees. Dis siek, dis regtig siek. Toe het sy begin om Cecilia as 'n voorbeeld te gebruik in baie van hierdie praatjies en goeters. Maar Cecilia het haar so oordonder, want sy het
'n blok woonstelle weg van Cecilia afgebly. Laat sy naderhand op woonstelle en goed opgegee het basies en by Cecilia permanent was. Want sy moes haar oppas. So met die high nights het hulle die hele aand vir haar gebid. Kinders het op die bed gelê, sy het bloed gespoeg. So sy het al hierdie mense en daar was baie, weet ek het 'n video waar daar seker 8 vrouens was wat vir haar gebid het en dan alles kom die vir haar bloed gedoen by het. haar mond uit. Bloed kom uit haar mond uit en siek man, dis rarig. En sy sal op die grond lê en dan sal sy haarself opdruk en haarself teen die muur vasgooi asof die duiwel haar teen die muur vasgooi. En toe ek hierdie video's die eerste keer gekry het, ek het 'n Piet, dis Cecilia se pa, het my gebel en gesê Marcel het 'n video gemaak van die dominee wat doodgemaak is se moord, want Cecilia wou dit gesien het. Rex Bendixen. Maar die video is basies verwoes. Die typecast, maar hy weet waar dit is. Toe sê ek vir hom, okay, kry vir my die typecast dat ek daarna kyk en ek sal om iets gegee daarvoor, want dit sou 'n goeie getuienis gewees het. Toe kom hulle op die einde daar by my aan met 2 tapes, heeltemal verbrand is. Ek het die goed invat forensies toe, ek in forensies het 'n bietjie woorde gehad en so aan en hulle mooi laat verstaan, soek hierdie goeters, want ek het gesien die kaset self aan die binnekant was nog nice, alhoewel hy buitekant heeltemal gesmeld was. So as jy die skills het om dit te kan doen, glo ek jy gaan die skills hê om vir my. Toe het hulle net beeld gehad, hy het geen klank gehad nie. Jy sien hierdie klomp vroumense om hierdie een vrou en hulle hou haar mond toe en haar neus toe en haar ore toe en haar privaat dele hou hulle toe. Toe dog ek, ja, wat gaan dit aan? Dit lyk soos 'n seksorgie, want jy verstaan nie wat dit is nie. En eventually toe ek vir Ria opgespoor het, toe vra ek vir haar oor hierdie tape. So sy sê nee, dis die high nights. Toe sê ek maar, het jy iets daarvan? Sy sê ja, sy het al die kassette. Want sy het kassette van dit gemaak. En toe gee sy dit vir my, ons het dit toe in die hof gebruik as getuienis oor die high nights. En toe het Ria, maar kan onthou Marinda was ook verlief op Cecilia. En daar was 'n ander vrou op daai stadium ook in die geveg, Candice, wat ook deel was van hierdie goed. En toe het hulle so begin beklei en onder mekaar en toe het Ria besluit, sy wil uit, sy wil nie meer hier in nie, want sy het al hoe meer en meer gesien, hierdie is nie meer die waarheid nie. En dis wat Cecilia gekom het en bomme onder die karre begin sit het, nie sy nie, mense gestuur het om bomme onder die karre te sit, mense te geroof het by haar oorspronklike woonstel. En op die einde van die dag toe het sy vir die polisie gesê, Cecilia het vir haar gesê, as jy dink dit was erg, nou gaan mense doodgaan. En mense het toe doodgegaan en die polisie niks gedoen daai tyd nie. So ek verstaan nie, is hulle bang vir die satanistiese situasie nie, of het hulle maar net nie geglo nie, maar as jy tog 'n speeder is en jy doen jou werk, dan moet jy ondersoek doen oor al die inligting wat hulle jou gee. Baie mense het vir my al gesê, ja, maar ek moet hulle oplei as 'n speeder en hulle help as speeder, want hulle wil speeders soos ek wees. En sê ek, maar jy moet net oopkop wees, jy moet alles doen, alles wat jy geleer het as 'n speeder op speederskursus, moet jy doen. As hulle vir jou daar sê, daar het iemand by die hek verbygeloop, terwyl hierdie gebeur het, gaan soek daar iemand wat by die hek verbygeloop het, want daai persoon het meeste van die tyd meer gesien as die mense wat betrokke was, want elkeen sien wat hulle sien, daai persoon het alles gesien. So, doen bietjie meer moeite, en dan sal jy die hele prentjie kry, en die mense is nie meer bereid vandag om daai te doen nie. Dit was net vir my interessant en skokkend om te sien tot watter ekstreme goed Cecilia gegaan het om byvoorbeeld die bloed uit haar mond uit te laat loop. Ja, sy het handskoene gevat, die gloves, kombuisgloves, en sy hulle geknip, sy het bloed uit haar uitgetrek, dit daarin gespuit, dit geknoop, en dan sy dit binne in haar mond gesit, en as die duiwel nou bo op haar is, of iets in daai lyn, dan sy dit stikkend gebyt, en dan sy die bloed begin uitspoeg, en sy daai rubber gloves het sy nou ingesluk, want hulle sou dit mos nou gesien het, as hy dit uitgespoeg het. Ek verstaan, dat jy sien goed met jou oë, soos dat tande wat groei. Advokaat Gerry wou nie regtig na die satanistiese sy van hierdie goed toe gaan nie, maar ek het geweet dit gaan uitkom in die verhore, so ek het 'n failtjie by my gehou, met al die satanistiese goeters in, en soos die ouens nou getuig het en gesê, ja, tande het gegroei. Wie gaan dit nou glo nie, of niemand gaan dit glo nie, nie hulle advokate, nie advokaat Gerry, en nie die regter nie. Dan het ek die foto uitgehaal, want dit was op video, want ek het 'n screenshot en die foto uitgehaal en vir Paul gegee, en Paul het vir advokaat Gerry gegee, en dan advokaat Gerry sê, maar
Hier is 'n foto van waar sy met haar Dragula tande sit. Wat ek ook nie kon verstaan hoe sy dit gedoen het nie, want sy smaal vir jou en dan sy gewone tande en dan kyk sy weg en sy weer vir jou smaal en sy Dragula tande. Is dit iets wat sy gemanipuleer het sonder dat hulle dit gesien het? Ek weet nie, het sy 'n skill, miskien het sy 'n skill soos hierdie ouens wat hierdie towenaars, weet, verstaan. Kulkunstenaars, ja. Kulkunstenaars om so iets te kon gedoen het. Maar die mense het haar geglo. Hulle het geglo. Haar sielkundige was nie haar sielkundige gewees nie. Sy het eintlik 'n verhouding gehad met haar sielkundige. Dis hoekom ons nooit haar sielkundige gebruik het om in die hof te kom getuig nie. Jong meisie gewees. Gesukkel om haar verklaring te kry. Sy het geweier om vir my verklaring te gee. Ons het naderhand 'n hofbevel op haar gedien. Sy het 'n verklaring gegee. Maar toe het ons besluit ons gaan nie haar getuienis in die hof gebruik nie, want dit gaan nie meer skade doen as wat dit goed gaan doen. So sy het tot haar sielkundige gemanipuleer. Toe Ria nou die soort van verhouding of die parasitiese verhouding wat Cecilia met haar gehad het nou beëindig, toe begin nou die moorde, eers die bomme soos jy gesê, die petrolbom en so, toe hulle nou vir Reg Ben Dixon vermoor, maar wat eintlik baie erg is, hulle het een van hulle eie mense ook vermoor en dit was Zack Valentine se vrou, Michaela. Ja, Michaela wou uit, sy het haar ma gaan sien, 'n week omtrent voor dit. En toe sy later haar ma gesê sy is nie op 'n lekker plek nie. Toe sy later haar ma gebel en vir haar ma gesê sy soek 'n goeie prokureur. Toe sê haar ma, maar hoekom soek jy 'n prokureur? Jy het mos niks verkeerd gedoen nie. So sy wou uitkom op 'n manier, sy het nie geweet hoe nie. En Zack, sy het 10 vir hom gesê sy gaan nie meer deel wees van hierdie goeters nie. Zack was in elk geval verlief op Cecilia. Want hulle sou op die einde van die dag getrou het. Toe het ek vir hom gevra, maar wat gaan gebeur met Cecilia se man en met die kinders as jy met haar moet trou? Toe sê hy, maar die Here sou vir hulle die weg gewys het. So ek dink op die einde van die dag sou Cecilia haar eie man en haar kinders ook laat uithaal het. So siek is sy. So en toe het Zack gereël dat Marindal na die huis toe kom. Hy beweer hy het oopgesluit en gery toe hulle gestop het. Ek twyfel. Want die kans is baie goed daai tyd van die oggend dat mense hulle sou sien daar. So ek dink hy het oopgesluit. Hulle het ingekom, hulle het haar doodgemaak. Hy het gestaan en kyk hoe hulle haar doodmaak. Toe het hy gesorg dat hulle uit die perseel uitkom. Laat niemand hulle sien nie. Hulle het haar ring gevat en 'n laptop en goed, hulle het dit alles in weggegooi. En dis baie wreed. Ja, sy is 64 keer gesteek. Van haar kop oor haar gesig, oor haar borste, privaatdele in haar hand. Ja, Marinda het dit geniet, maar Marinda het ook geniet om Reg Ben Dixon dood te maak. Hy's baie wreed ook vermoor. Zack het hom vir agterop met 'n byl gekap. En hoekom ek sê, daar was definitief 'n video wat vir Cecilia gewys het, want Cecilia het vir die mense vertel, Zack het hom so hard met 'n byl geslaan dat sy tande geskuif het. Maar sy tande het nie geskuif, hy het valstande gehad. En toe hom geslaan het sy tande uitgekom. So dit lyk of sy kaakbeen goed geskuif het. So en vir haar om dit te geloop en vertel het, want dis nie iets wat hy sou onthou het of Marinda sou onthou het om te sê, hoorie maar, hulle sou gesê sy valstande het uitgeval. So sy moes iets gesien het om te dink, hoorie maar, sy tande, so daar was definitief 'n video gewees. Want sy het nou gesê, die kind moes nou saam gaan, want as die ou nou sien, daar's 'n kind met skoolklere in die kar, dan gaan hy mos nou, maar hulle was in polisieklere. Hoekom 'n kind saamvat in skoolklere? As jy mos nou in polisieklere is, dan sy mos nou 'n polisieman. Ja. So, dis die rede wat sy saamgegaan het, sy het 'n video geneem van daai moord. Die eerste moorde dink ek was op Natasha Burger en 'n ouer tannie Joy Boonzaier wat hulle baie wreed vermoor het. Ja, hulle het opgedag met tannie Boonzaier. Hulle was voorheen daar gewees. Marcel moes vir dinges uitgelok het buitekant toe wat sy toe nie kon regkry nie. En toe het hulle besluit hulle gaan kom as sy van die werk afkom. En toe het hulle na die tannie toe gegaan, hulle het 'n briefie gelos op haar deur en sê kom sien my dringend tannie hier. Ek dink dit was net 'n hier gewees. Sy het nie geskryf Joy nie. Toe is hulle by die ou tannie in. Hulle het die tannie doodgemaak in die kamer, die hond in die kas toegesluit. Die tannie het gekruip seker meer as 1 meter op die grond, wat jy kan sien sy gekruip het soos wat die bloed lê, haar keel afgesny. Toe het hulle vir haar gewag, vir Natasha gewag, sy het ingekom, sy het nog tannie se brief in haar hand gehad, en Zack het haar met 'n swaar voorwerp op die kop geslaan, sy het geval en toe daar doodgesteek.
Oë was nog oop, brief was nog aan haar hand, so dis 'n gewelddadige. Die bure het iets gehoor. Die buurvrou het afgeloop na die kombuisdeur, want die kombuisdeur was oop, maar sy kon niks sien nie. Hy is later by die kombuisdeur uit met die mes het die sakstuk ingedruk en die bloed van Natasha en die tannie het uitgedrup tot by die waar die kar geparkeer was en daar gery het. Die polisie het al daai inligting gehad op die kar en die registrasie en die goed in 2012, valsplate, maar hulle het ook gedink dis Cecilia wat betrokke is, maar toe sit satanisme en niks het gebeur nie. Die kolonel wat oorhoofs in charge was van hierdie moorde, wat gesê dit is satanistiese moorde, hy het naderhand vir Cecilia bevriend. Sy het vir hom koek en tee en goed gegee, sy het vir hom moordwapens gegee, hy het 'n motorbike by haar gekoop, en op die einde van die dag toe ek hom konfronteer daaroor, want daar's 'n tape gemaak wat hulle al die moorde confess het op 'n tape vir Jacques, en toe ek hom konfronteer daaroor en toe sê hy nee maar hy met 'n 252 almagtiging hê om mense te infiltreer. Toe sê hy nee maar hy het hulle net bevriend. Toe sê ek maar wat is die verskil tussen bevriend en infiltreer? As hulle oor 'n misdaad praat of in jou teenwoordigheid pleeg, dan jy moet gevrywaar word daarvan. So ja, maar daar toe nou niks daar gebeur nie. Ek het dossiere oopgemaak met al die bewyse wat in die Hooggeregshof. En in die Hooggeregshof het die regter geen van die getuienis verwerp nie. Hy het net Marinda, Cecilia en Zak se getuienis verwerp, want hulle het almal net 'n klomp bollie gepraat. Ja. Maar van sekere van Marinda se getuienis het hy aanvaar, omdat dit wat sy gesê het wel waar is, maar daar was hy gesê het Cecilia en haar kind Marcel was nie betrokke nie, want sy het hulle probeer beskerm. Dit wat toe op een van die dag nie uitgewerk het vir hulle nie. Daar was toe nou omtrent 3 jaar dink ek min of meer wat hulle toe nou nie mense vermoor het nie. Hulle moes intussen tyd ander mense vermoor het. Dis waar die Jacques ou betrokke geraak het. Grafte is gegrawe deur Leroux. Hulle het die ou gaan soek waar hy squash speel. Hulle sou hom ontvoer het en goed, hulle sou dis Ria se seun en hulle sou Ria se dogter ook doodgemaak het, maar Ria se dogter is toe uit die land uit. En toe het nou Jacques toe moes nou na die polisie toe gaan en sê hoor hierdie mense pleeg die moorde en goeters. Het al die inligting vir die polisie gegee wat beskikbaar was met die tape. Niks het gebeur nie. So ek dink hulle was net skrikkerig op daai stadium want hulle het geweet die polisie dra kennis. Ek gaan nie vir jou kan sê daar is nie moorde gepleeg nie, want niemand weet wat het hulle gedoen nie en daar's ander laaitjie wat doodgemaak is, wat in sy kar vergas is. En modus operandi en alles wat, en hy was die buurman van Marinda gewees, en alles hoe daai ding gebeur het, is my 'n bewys dat hulle daar ook betrokke was, en hulle hom ook doodgemaak, sy geld is uit die bank uitgetrek, polisie het daar ook nie hulle werk gedoen nie, hulle, die ou sit in 'n kar, hy's vol messteke, arms gesny, vol bloed, skoene is nie daar nie, tot die woonstel se sleutels is vol bloed, en nou sy vergas, polisie het ondersoek toe 'n selfmoord. Daartoe moes later 'n woonstelmaat van hom of iets vir sy ma gaan sê hulle het hom vermoor en hy toe nou dink ek sy eie lewe geneem. Ja, ek dra nie regtig kennis daarvan nie. Ek weet net die ouetjie wat die mense gekap het met die Swart moorde. Morney Harmse. Morney, hulle was chommies geweest. Morney en die ouetjie se sussie en die ouetjie. Hulle was ook 'n gang wat deur Cecilia genader was, of hulle het haar genader om hulle sataniste te maak. Daar is verklaringe van dit daai tyd gegee deur Cecilia se ma en pa dat sy betrokke was by die ouetjie en hom gehelp het om 'n satanist te word. Polisie het nou reg goed opgevolg nie. Okay, dis nie krimineel nie, maar dis 'n rooi lig. Jy weet, check hierdie mense, hou hulle dop, daar's rooi ligte. So ondersoek hulle clandestine, jy moet iets doen. Jy kan nie okay, dis satanisme is nie, maar sy moet meer 'n pligtige gewees het aan sy moord. As sy vir hom gesê het jy gaan 'n satanist word, maar om dit en dit te doen moet jy iemand doodmaak. En mense se kele gaan afkap. Verstaan, dis eintlik sameswering. So sy is meer pligtig tot dit toe. Niks het gebeur nie. Ek dink, jy weet, jy's van die skool af tronk toe en jy kom uit die tronk uit en inligting wat ek het is hy sit net heeldag by die huis in sy kamer. Hy het nie werk nie. Hy gaan eenmal 'n week gaan meld hy hom aan. Wanneer gaan goed vir daai, okay, hy's nou 'n jong man, maar wanneer gaan goed te veel word vir hom? Wanneer gaan sy kop uitdak?
en hy gaan goed doen wat hy nie moet doen nie. Want hoe hy nou lewe is totaal abnormaal. 'n Kind leef nie so nie, 'n jong man leef nie so nie. Jy weet jy het goed verkeerd gedoen, jy het jou straf daarvoor gehad, maar gaan nou aan met jou lewe. Eintlik moes hy nooit terugkom met Krugersdorp toe nie. Hy moes na 'n ander dorp toe gaan het, hy moes iewers te anders te gaan heeltemal oor begin het. Maar jy weet, almal wil met hom onderhoude doen en goed, sy maale verhoed dit dat hulle met hom onderhoude doen. Hy wil nie onderhoude en goeders doen nie. Hy wou nie met ons onderhoude gedoen het daai tyd nie, want ek wou met hom 'n onderhoud gedoen het oor Cecilia. Ek het in 2010 'n vrou gehad wat 2 tattoo artists gekry het om haar man dood te maak. Verpleegster. Ja, verpleegster. Maar die 2 tattoo artists het haar tattoos by hulle gedoen. Hulle het kennis gedra van hierdie mense wat mense doodmaak, hulle soek 50,000 deposit. So op Valentynsdag toe wil sy haar man daai dag dood hê. En toe gaan sy na hulle toe en toe sê hulle maar die mense is nie beskikbaar nie en hulle soek R50,000. En toe het sy die 2 tattoo artists 11:00 die aand oorreed om saam met haar ry terug huis toe. Toe steek hulle haar man 14 keer. Maar hy is toe nie dood nie. So en ek het hulle ondervra na die tyd. Hulle het alles herken tot die mense wat hulle moes kry om hom dood te maak, maar hulle wou nie die mense se name vir my gee nie. Daai ou was vreesbevange om vir my die mense se name te gee. Chris Koch. Op Facebook was hy Chris Kakhuis Koch. So ek het toe nou maar net hulle gearresteer op die einde van die dag en haar gearresteer. Hy het weggehardloop op bail, toe hy gesien het hoe hy gaan nou tronk toe gaan. Maar sy het toe gegaan en tattoos daar gedoen en op Facebook gepost waar hy tattoos doen en alles so. Toe spoor ek, dis hoe ek op Facebook beland het. Mense het vir my gesê hy's op Facebook en toe gaan ek en dis 2012. En toe het ek hom gaan arresteer. Hy het 8 jaar gekry, die ander ouetjie het 8 jaar gekry, hy is oorlede. Septisisme, Chris is dood binne in die tronk. Sy het 8 jaar gekry. En wat hartseer was, hy het haar seun vir 4 dae in die getuiebank gehou waar die prokureur hom uitmekaar het getrek het. Dat hy leuns vertel. En op die einde toe sy gekrak en sê maar eintlik het my kind die waarheid gepraat. So as ek daai tyd nou al vir my hulle name en goed gegee het. Jy weet, ek sou hulle gemonitor definitief. Dan het 2012 en 16 moorde nie gebeur nie. Een moord miskien gebeur. Maar jy weet, dis nie hoe die lewe werk nie, ongelukkig. So. Maar toe begin die afspraakmoorde. Na Michaela nou daai tydperk wat jy nou sê, jy weet, daar was moorde, maar mens weet nou nie van alles nie, maar toe begin die afspraakmoorde en dit het eintlik baie vinnig gebeur na mekaar. Peter en John Meyer, Glenn McGregor, Anthony Schofield, Kevin McAlpine en Annelie laat gaan. Dit was baie kort na mekaar. Wat gebeur het is Zak het bedank by Discovery. En hy het toe begin om self sy eie ding te doen. So hy het mense se geld gevat om te belê en al hierdie goeders. Maar baie geld, 150,000, 250,000, maar hulle het op daai geld gelewe, want meeste van daai geld het na Cecilia toe gegaan vir die kinders wat in die kinderhuise in Amerika is, wat se ma's sataniste is, wat beskerm moet word. So en toe sien hulle hierdie werk nie, daar's nie, want jy weet, mense soek benefits en hulle soek papiere en dat's nie, en toe besluit hulle wil mense doodmaak. En John Barnard het vir die Meyers gewerk. Maar John Barnard en die Meyers se een seun het drugs gebruik. So hulle het na Cecilia se plek toe gegaan en drugs by Cecilia gekoop. So dis hoe Cecilia en John Barnard mekaar ken. En somewhere along the line ek het inligting en goed gehad dat die paal wou die laaitie onterf omdat hy op drugs is. En hy het toe met hulle in 'n gesprek ingegaan en gesê, hoorie, my paal het X bedrag in die huis. Julle kan hulle gaan roof, maar ek soek van daai geld. John Barnard het al hierdie goeders oorgedra aan Cecilia hulle en toe het hulle besluit hulle gaan die Meyers se huis slaan. Want hulle kort geld. Want hulle kort geld. Dis alwaaroor dit gaan, dit was oor geld, oor geen ander rede nie. So hulle het toe die Meyers se huis geslaan. Toe is daar niks geld nie. Ek dink dit was R600 of iets wat die pa in sy sak gehad het. En Zak het toe heeltemal van sy kop af geraak en toe het hulle begin steek en dit tannie gesteek en dan die ou gesteek en dan die tannie gesteek en die ou gesteek en die ou het begin bid en goed daar en ja, so en toe is dit nou maklik want toe sien hulle nou, jy weet, ek dink omdat hulle al reeds in 2012 moord gepleeg het, Zak en Marinda, want dit was weer Zak en Marinda, was dit vir hulle maklik om, want sy het dit gelike, sy het in die hof getuig gehoor dat sy het kry
Kika uit om mense dood te maak. Zak, ek dink Zak is 'n psigopaat persoonlik. Hy wys nie emosies nie. Hy is emosieloos. Maar toe is hulle gesigte en goeders opgetel waar hulle in die kar gery het daar by Noordheuwel Hoërskool verby. En toe is hulle genader. Toe het Marinda 'n bekende sy het gaan vir 'n poligraaftoets. Hulle was daar gewees, maar daar was ander mense daar gewees. En toe moes sy en hy profiele van hierdie mense vir die polisie gee. En wat toe nou gebeur het, die profiele wat hulle gegee het, is die gesigte van Cecilia se suster en haar swaar. Onthou, as jy iemand gesien het, of al het jy nie iemand gesien nie en jy wil jouself cover, as jy iemand moet beskryf, jy gaan nie net 'n persoon kan beskryf nie, jy gaan na iemand moet dink om 'n persoon te gaan beskryf. Ja. Dis so hulle toe twee onbekende mense vir die polisie, maar bekend vir hulle, het hulle toe beskryf. En toe het Marinda gegaan vir 'n poligraaf en Zak het geweet hy is vas. So en toe het hulle besluit hulle moet sy dood fake, want hy kan nie vir die poligraaf van nie. En toe het hulle daai ander ouetjie gekry en omgevat en die verbrand in boemelaar Zak en se toe. kar en alles. Maar toe bly Zak in die herberg hotel, maar hy's diabetes. Sy maale dink hy's dood, almal dink hy's dood en goeters, maar hy moet medikasie kry. So wat toe nou gebeur het, hulle het geld uitgehardloop om vir sy medikasie en goeders te betaal. En dis wat hulle toe besluit het om die afspraakmoorde te pleeg, om genoeg geld te kry om Zak se medikasie te kry en vir hulle om te survive, want op daai stadium was Marinda die enigste een wat geld ingewin het. Cecilia se man het nie bygedra tot al hierdie kriminele aktiwiteite en goed nie. So en hy sou ook nie vir 2 huishoudings gesorg het nie. So Marinda het basies vir 2 huishoudings toe gesorg met haar geld. En hulle kon dit nie doen nie, want Leroux en sy sussie het nie gewerk nie. John Barnard het gewerk, maar hy moes geld gaan leen by die bank om vir Cecilia te betaal R50,000. So hulle het heeltemal vasgebrand in geld, want hy moet daai geld terugbetaal en ja, dit was moeilik. So die afspraakmoorde het basies gegaan oor geld, dis al. Dit was nooit astronomiese bedrae nie, soos R3,000 of jy weet so, dit was nooit reusagtige miljoene rande nie. Nee, gelukkig was daar nie miljoene rande in die bank nie. En McAlpine se vrou het 'n rekeningnommer vir hulle gegee wat min geld ingehad het. As ook die ou wat hulle doodgemaak het op die plot, Glenn McGregor. Kyk, hy het vir SARS gewerk, nie vir SARS nie, maar hy het taxgoed gedoen vir jou deur hom vir SARS te doen. So Glenn het ook 2 rekeninge gehad. So sy persoonlike rekening waar daar nie veel geld in was nie, en dan sy besigheidsrekening waar daar baie geld in was. En toe hulle hom nou geskiet het en verwrig het en goeders en hom dwing om te gee, toe gee hy sy persoonlike rekening. En toe het sy die geld daarin oorgeplaas en dom in haar rekening en die verwysing op sy laptop sê best fucked ever. Maar met haar bankbesonderhede. So hulle het stupid goed gedoen wat later traceable was vir my om hulle te link met die moorde. En die enigste een wat altyd sy selfoon by hom gehad het by al die moorde was John Barnard. Want hy moes terugvoer gegee het aan Cecilia. Die ander het hulle selfone by die huis gelos. So met die selfoontorings en die 205 wat ek op die fone gedoen het, kon ek toe bewys. Jy weet, alles wat Leroux beweer het, kon ek ook bewys daarin. Kom ons praat oor Leroux se bekentenis, want dit is 'n interessante storie. Dit is nadat ons moet dan net sê, Marinda was 'n gerespekteerde onderwyseres by 'n skool hierso in Krugersdorp. Ja, Jan de Klerk. Jy het toe haar klas deursoek en 'n klomp goed gekry, maar daar het jy toe nou 'n interessante ding gekry wat Leroux toe op die ou end laat sing het. Ja, kyk, Leroux het 'n bekentenis afgelê voor dit. Want hy het gesien hierdie goed werk nou nie vir hulle uit nie. Maar die polisie kon hulle eintlik basies net aangekla het vir die kaarte. Want hulle verweer was, die bankkaarte het hulle gekry by Nigerians en hulle moes die geld gaan trek vir die Nigerians. So daar was geen bewys wat hulle gelink het met die moorde. Maar dit was die vermoorde se bankkaarte. Dit was die vermoorde se bankkaarte. Maar as ek met 'n vermoorde man se bankkaarte sê, is nie te sê ek het hom doodgemaak nie. Jy gaan bewyse moet kry om te bewys ek het hom doodgemaak. So hulle het net met daai bankkaarte gesit. Toe het hy gesien, hoorie, maar hierdie raak nou warm. Toe het hy besluit, hy gaan 'n bekentenis aflê. Sy maat hom seker konwins dat hy die mense doodgemaak het alleen
opgevou het en karre gelaai het en hulle gaan damp het. Ja, hy was 'n Margat laaitie. Daar's geen manier dat hy nie sy tannie sou hy kon alleen optel en haar weggery het nie. So jy het nie daai bekentenis geglo nie. Nee, duidelik het ek hom nie geglo nie. Ek het geweet hy bullshit, maar hy beskerm iemand, maar ek het nie weet wie hy beskerm nie. En toe ek nou by die skool kom, en ek het dit gereël op Moedersdag. Want daar's niemand by die skool nie. Of Vrouedag. Ja. Vrouedag, ja. En die skool was moeilik met my hoor. En van die onderwysers ook wat daar was, want hy het onderwysers ook saamgebring, seker maar dat hulle nou sien wat ons nou alles daar doen. En ons het die klaskamer deur so, dan kon niks kry nie, dit is skoon, en ek het gekyk vir boeke en laptops en you name it, en dit is 'n groot plek, dit is 'n ou huishoudkundige klas gewees. En eventually hierdie 2 stowe pla my, maar ek daar maak hulle nie oop nie, niks, daar's polisietrommels wat daar lê, wat ek ook glo Cecilia se man se trommel was, want getuienis wat ek later gekry het, dat daar 4 wapens in daai trommels weggesteek was in haar klas. Wat ons op 'n later stadium gevind het by Marinda se huis. Met die vislyn. Ja. En so en toe sê ek net laat ek net weer daar al hierdie plekke gaan alleen, want jy weet hulle praat die hele tyd by my en ek distrakt my en ek het gaan staan en ek staan hier 2 stowe so kyk sê ag ek jou oë oop maak dis nou al die patrone en goed daarin. En toe die een tannie sy change toe heeltemal. Toe sy Een van die onderwysers. Een van die onderwysers. Ek vermoed dit was die hoof se vrou, ek dink sy was ook onderwyseres daar, en sy sê toe vir my, ja, maar Cecilia het haar testament verander. Sê ek asseblief, kan ek hom kry? Ek moes eintlik 205 gedoen het om hom te gekry het, maar sy het hom uit eie vrywilligheid vir my gegee en ek het ander polisiemanne daar gehad wat daaroor kon getuig dat hulle nou nie sê ek het haar afgepers of gedreig nie. So en ek het toe die ding gevat en toe sien ek daar binne in sy onterf haar kinders. En toe gaan ek het lank met Leroe gesit en gesels en argat. Toe sê ek vir hom, jou ma is baie lief vir jou nou. Sê ja, is baie lief vir my want ek het die idee gehad hy beskerm hulle. En toe sê ek vir hom, wie se handskrif is hierdie? Sê dis sy ma se en toe draai ek die papier en sê kyk hoe lief is jou ma vir jou. Toe begin hy lippie bewe en die kom 'n traan uit en toe sê hy nou kak hulle. So nou gaan hulle kak. Toe sy hom onterf en sy het vir Marcel onterf. Want lyk my hulle sou die rap gevat het om tronk toe te gaan. Toe praat hy, toe sing hy soos 'n kanarie. Toe vat ek hom aan vir 'n bekentenis. Ek het hom nie gevat nie want ek mag hom nie vat nie. Ek sê ondersoekbeampte, ander polisiemanne moet hom vat, maar toe gee ek vir hulle geld, koop hulle vir hom 'n pizza en coke en alles en na die tyd het sy mag sê hy het sy siel verkoop vir 'n pizza en 'n coke. Jy weet jy het 'n hele rukkie in die tronk gesit, so hy pizza en die coke het goed afgegaan. Wat 'n tipe mens was Marinda? Marinda was 'n baie mooi vrou toe sy jonk was, want ek het baie van haar foto's gesien toe sy jonk was. Jy kan nie glo as jy haar jong foto sien en hoe sy gelyk het. Ek dink net sy was baie maklik manipuleerbaar en ek dink as gevolg van die verhouding wat hulle gehad het. Ek glo nie Marinda was van die begin af 'n lesbien gewees nie, want sy het 'n man gehad en sy het kinders by die man gehad. Ek dink die situasie daar het maar veroorsaak dat hulle 'n lesbiese verhouding begin het. By die skool het onderwysers almal het goed gepraat van haar. Sy was die onderwyseres in die skool, godsdiensgoedjies teen die mure gehad. So ek dink maar net sy's baie erg gemanipuleer deur Cecilia, maar op die einde van die dag het sy's 'n koelbloedige moordenares. Sy's boos, ja. Sy's erger as Zak. Zak is 'n psigopaat, maar sy's erger as hy. As sy ooit uit die tronk uitkom, sal sy nog mense doodmaak. Sy is net totaal boos. En Marcel is baie intelligent. Ja, maar haar intelligensie het haar nie baie gehelp op die einde van die dag nie. Ek het van die begin af haar gesê, praat met my, ek sal jou help. Alles kinders, verstaan. As jy 'n kind is in 'n huis, jou ma manipuleer jou pa manipuleer jou, en jy het nêrens om heen te gaan nie, op die einde van die dag, enigiets wat hulle vir jou sê om te doen, gaan jy doen. Want waarheen gaan jy? Hulle is maar daar. Maar sy het die hele tyd Cecilia geglo. En sy het sommer reguit vir my gesê, fok jou kaptein, ek gaan jou nie help nie. En op die einde van die dag, voor haar getuienis, die Desember voor sy getuig het, toe het haar stiefma my gebel en vir my gesê, sy wil haar pleit verander. Toe sê ek, sy kan nie haar pleit nou verander nie, sy het onskuldig gepleit, maar sy gaan, haar prokureur gaan met advokaat Gerry hulle moet plaas, as sy haar pleit nou verander. Toe vra sy my, wat is die beste wat sy kan doen? Sy moet die waarheid praat. Dis die beste.
En toe kom sy en sy praat toet en taal die waarheid, maar ek het nie gedink sy gaan so alles uithaal soos wat sy dit uitgehaal het nie. En daar was 'n redelike goeie kans dat sy 'n minder vonnis sou gekry het, maar haar advokaat het begin praat met die regter vir versaktende omstandighede. En op die einde van die dag het sy haar advokaat in die hof aangevat omdat sy verkeerde goed sê. So dit was binne in die hof en ek dink toe die regter gesien hoor hierdie is nie kind nie, want sy die kindkaart probeer speel en dit het aan haar gesig geboomerang, want toe sy begin om 'n advokaat aan te vat in die hof toe self in die voet geskiet. Maar sy was eintlik maar klipharrig tot Tog nee, klipharrig gehad. Al die pad. Ek het elke dag vir haar water gevat in die hof. Want dit bly 'n kind. Jy weet, baie van die families was ook nie lekker met my gewees nie. Onthou, hulle kom van die tronk af. Hulle het nie water en kos en goeders nie. Hulle sit die hele dag by die Hooggeregshof. Die tronk stuur nie vir hulle kos saam nie. So ek het maar kos bestel in die dag vir hulle en dan met etenstyd as al gebreek is, dan het hulle geëet. Want hulle bly mense. Ek veroordeel wat hulle gedoen het, maar ek veroordeel hulle nie as mens nie. So want jy moet nog steeds menswaardig wees teenoor hulle, ongeag wat hulle gedoen het. Maar ek het met almal wat getuig het, hulle het in die begin langs mekaar gesit. Cecilia het in die middel gesit en Marcel en Zak. Maar elke dag het Marcel verder geskuif. Sy het naderhand in die hoekie hier gesit en hulle twee het hier gesit. En op die einde van die dag toe sy hier gesit, Cecilia in die middel en Zak daar, toe sit hulle nie eens al drie van hulle by mekaar nie. Toe het hulle gesien en dis hartseer wat gebeur het. Ek dink persoonlik moes dit maar kyk, hulle is almal die doodstraf gekry het prior 94. Maar ek dink die ma moes doodstraf gekry het vir dit wat sy na kinders gedoen het. Nie die moorde wat sy gepleeg het nie, net vir dit wat sy na kinders se hele lewe verwoes. Weet jy's 'n kind, jy skryf matriek en next moment sit jy in die tronk vir die res van jou lewe. Die kans is goed dat Marcel miskien oor 30 jaar kan aansoek doen vir parol. En ons weet nie oor 30 jaar hoe gaan hierdie land se situasie wees nie. En dis moontlik dat sy parol kan kry. Maar dan sy 50 jaar oud, in haar 50's. Jy gaan nie aanpas in die samelewing nie, jy is eintlik gebogger. Jou beste plek waar jy dan maar moet wees is in die tronk, want dis al wat jy ken, skool en tronk. So om dan in die samelewing aan te pas, vir Zak en Marinda en Cecilia, hulle moet maar in die tronk vrot, hulle moet nooit weer die tronk uitkom nie. Julle het regsgeskiedenis gemaak toe julle 'n rampokker sertifikaat kry, sodat Cecilia, omdat sy nooit op 'n moordtoneel self teenwoordig was nie. Verduidelik net vir ons daai rampokker ding en hoe dit gewerk het en hoekom dit so belangrik was. Ja, dis eerste saak in ons land se geskiedenis waar moordenaars aangekla word vir rampokkery. So is 'n uitgewyste saak en ek is nogal trots dat ek deel is daarvan. So wat gebeur is met rampokkery, jou maffia-baas gee opdragte en almal onder hom voer die opdragte uit. Hy pleeg nie die misdrywe nie, hy dreig nie die mense nie, hy is die kingpin. So, maar hy deel dit ook so uit dat dit nie na hom kan toe terugkom nie. So in die enigste manier wat ons Cecilia kon skuldig kry op hierdie goed, as ons haar aankla vir rampokkery, want sy het die opdragte gegee, sy het die instruksies gegee. Al die getuienis wat ons gehad het gelei dat sy's die kingpin, sy's die baas. En toe het ons haar aangekla vir rampokkery en die regter het dit aanvaar en daar was baie in die begin was daar baie hoorsê getuies wat die advokate oorgekla het en gesê het, maar dis hoorsê en goed, en gelukkig die regter het gesê, hy sal op die einde van die verhoor 'n beslissing maak oor die hoorsê getuies. Hy het dit nie van die begin af verwerp nie. En dit is ook wat ons baie gehelp het, want dis nie enige regter wat dit doen nie. Daar's baie landroste en goeters, as jy hoorsê getuig, dan sê hy sommer vir jou dadelik, dis hoorsê. Jy kan nie daar getuig nie. En dit was lekker in hierdie geval, want die hoorsê getuies wat in die begin getuig is laterand gestaaf deur die ander mense wat kom getuig het oor die hoorsê getuienis. So dit is ook 'n goeie ding wat op die einde van die dag gebeur het. Kyk, ek dink, jy weet, Electus Betheius is chosen by God. En ek sê altyd, ons is Electus Betheius. Ek, advokaat Gerry, advokaat Paul en die regter. Die Here het ons gekies
om daai saak te doen. Ek het al baie sake gedoen by die Hooggeregshof deur ander advokate en goeters wat bevoeg is, maar advokaat Gerrie is spesiaal. Hy's regtig, hy's 'n spesiale advokaat en die regter, was in die begin skepties geweest, maar jy weet hy het hartprobleme ontwikkel as gevolg van hierdie saak homself. Ja. Hy was so siek geweest, hy wou nie uitspraak omgee nie, maar hy het net gesê hy moet kom. Hy vandag gaan hy met die uitspraak omgee. Baie van ons het siek geword in hierdie saak. Advokaat Paul in die oggende voor ons hof toe gegaan het hy vir ons gebid en alles. En dan was dinge oukei in die hof, maar die kere wat ek moes gaan vuurwapens haal en goed haal wat ek nie saam met hom was nie, en hulle kry my by die Hooggeregshof. Daai dag was dit die mekaar, hoor. Jy weet, mense glo nie aan die duiwel nie. Maar tot die Here sê in die Bybel, hy is almagtig, maar die duiwel is magtig. So daai demoniese, jy weet, jy sal in die hof kom en dan voel jy daai demoniese gemors wat in die lug is, jy voel dit aan. En met die kere wat daar vir ons gebid is en al daai goed is, was dit rustig in die hof gewees. Dit was eintlik baie nice gewees. En ook die regter was 'n groot Christen. Wat 'n tipe mens was Cecilia? Het nou gesê sy is hoogs intelligent. Vir my is dit amper onmoontlik om logies uit te redeneer hoe iemand so gemanipuleer kan word soos Zak Valentine en Marinda en Marcella Louke, hulle was nou kinders en so aan, maar hoe het sy dit reg gekry? Onthou, jy begin, as jy mense begin manipuleer op enige vlak, moet jy begin deur jou taal, die goed wat jy oor praat die hele tyd, en daarna moet jy fisiese bewyse vir mense begin gee. En jy moet daai bewyse vir mense begin gee wat waar is. So sy het op die einde van die dag, het sy begin praat oor die satanistiese sy en oor die kindertjies wat mishandel word en goed. En toe het sy begin om flieks vir hulle te wys, gewone moordfliekse en daai goeters, om daarin te gaan. En op die einde van die dag, toe het sy gegaan na mense wat regtig mense doodgemaak het, wat bad is. Charles Manson en al daai goed, en sy het al daai moorde vir hulle begin wys. En onthou, almal sê hierdie was satanisties georiënteerd. Dit was nie satanisties georiënteerd nie, dit was Bybels georiënteerd. Sy het die Bybel gebruik saam met hierdie bad flieks en alles, om daai mense te sê, maar hierdie mense is sleg. En die Here het in die Bybel vir Dawid opdrag gegee om hierdie mense dood te maak en om daai mense dood te maak. So dis regverdig dat jy nou waar jy nou is, om hierdie kinders te beskerm wat heeltemal onskuldig is, hierdie mense te gaan doodmaak. Onthou, volgens hulle het Natasha 'n gebed gebid, en as gevolg van daai gebed wat sy gebid het, is haar 'n klomp kinders dood in Amerika. Ek weet nie waar sy hierdie bewyse gekry, of sy dit self opgestel het, of daar regtig iets gebeur het somewhere in Amerika en sy het dit opgetel, en dit het hulle so en onthou, sy het hulle ook weggeneem van die omgewing af. Die kinders mag skool toe gegaan het, maar hulle mag nie maatjies na skool gehad het nie. Van die skool af het hulle direk huis toe gekom het. Marina moes direk van die werk af huis toe gekom het. Zak moes direk van sy werk af huis toe gekom het. Hulle was die heeltyd, as hulle klaar gewerk het, was hulle heeltyd in haar teenwoordigheid, tot watter tyd in die aand. En so het sy hulle gemanipuleer en hulle weggehou van families af. Ria is vervreemd van alle kinders af. Tot vandag toe is sy vervreemd van alle kinders af. Want haar kinders wou uitreik na haar toe en sy wou nie. Sy wou Cecilia heeltyd beskerming goeders en sy het nie geluister na enige raad wat enigiemand vir haar gegee het nie. So op die einde het sy daai mense so in 'n kokon ingebring dat enigiets wat sy sê het hulle geglo. So en dis wat Marcel ook op die einde van die dag getuig het, dat haar woord was wet en haar woord was soos in regtig, sy het volgens die Here gepraat. So baie sê dit was satanistiese moorde en goeders. Niks van hierdie moorde was satanies nie. Dit was Bybel georiënteerd en eerste moorde was aggressie en sy wou mense seermaak en doodmaak om vir Ria seer te maak. Sy wou nie Ria doodmaak nie, maar sy vir Ria doodmaak, dit sou nie haar gebaat het nie, maar sy wou mense doodmaak en seermaak sodat Ria terug na haar toe moes kom. En want die mense wat doodgemaak is net Ria se groep mense. Behalwe nou Zak se vrou, sy is doodgemaak omrede
sy nie meer deel van hulle wou wees nie. En die ander moorde was net geld. Dis alwaar dit gegaan het. So daar's niks satanisties nie. Ek weet nie hoe het hulle in die begin by satanisme uitgekom nie. Onthou die dockets wat ek in 2012 moes oorbegin. Gelukkig PKRS, dis jou polisie mense wat foto's neem van misdaadtonele en goeters. Hulle het altyd hulle eie stelle wat hulle bære ook. En dis op stelsel. So al wat ek gedoen het, ek het teruggegaan en gesê daai dag was 'n moord daar gepleeg, ek soek al die foto's. Maar dan staan nie meer fotoalbums nie. Ek het nie fotoalbums gesoek nie, ek soek al die foto's want ek moes daai ding in my kop rekonstrueer. En van al die foto's van al die moorde is daar niks wat vir my wys. Ek het satanisme ondersoek. Ek het polisman wat 'n ander polisman doodgemaak en geoffer het vir die duiwel, het ek geondersoek in 1990 en 1 jaar, 1 maand en 1 dag later toe pleeg daai polisman selfmoord wat weird is en my masnommer was 111 van 12 1991 toe. So dis weird. So ek ken satanisme, satanismiese rituele en moorde want daar is baie dinge in daai moord wat vir jou sê hierdie is 'n satanistiese moord. Maar 2012 hoe kolonel De Jager daarby uitgekom het, sal net hy weet. Jy het nou nog gepraat van jou hartmoeilikheid wat jy gekry het, maar jy het op die ou en 252 dagvaardigings persoonlik in hierdie Krugersdorp moordsake gaan beteken. Ja, 3 keer. Die saak was 3 keer uitgestel en elke keer het ek 252 sepoenes gaan dien. Ja. Ek was siek geweest, die laaste keer was dis toe my hart vergoed was en alles. Ek was afgeboek, ek het in die kar geklim, huis toe gery, sieknote opgeskeer, gery en gedien. Van mense wat baie ver was, het ek gevra hulle moet vir my e-mails en goed adresse gee, so daar's mense wat daarom my daar samewerking gee, maar die meeste mense wat jy moet gaan dien, moet jy op hulle dien. Want as hy by die hof kom en hy het nie opgedaag nie en hy sê die ding was nie op hom gedien nie, jy kan maar bewys jy het 'n e-mail gestuur, die hof gaan net sê sorry polisman, jy het opgeslip. Ek net op terugkeer na Cecilia toe, net kortliks 2 jaar ondervra het en so aan, hoe was sy? Sy is vol jokes tot sy gearresteer ook was, nee, jy weet, foto's wat van haar geneem is in die selle en goeters maak sy haasore en sy's 'n clown. Sy gedra soos 'n clown. Ek het die volgende oggend toe ek hulle laat kom en ek het hulle verklaring so goed geneem. Sy het daar aangekom met so 'n groot suurstof ding en ek het al begin ondervra, toe ek gesien sy gaan geen samewerking gee nie, sy het toegeslaan. Begin so maak ek, sy kry nie asem nie en Werner was daar gewees. Toe sê ek vir sy met die suurstof ding vir haar aangee en goeters. Vir Cecilia dat sy nou kan asemhaal. Ja, dat sy nou kan asemhaal. Al was iemand anders te langs my gewees en die persoon skop my toe by my voet en ek kyk en sy wys met haar oë so en ek kyk so af. Toe was die suurstof tank se pypie nooit op die tank gekoppel nie. En skielik kan sy nice asemhaal. Toe sê dit vir my oor hierdie vrou bullshit. Kere wat sy hof toe ook gegaan het, sy loop heeldag met daai suurstoftank, tot ek reg het vir haar gesê, Dorie, so, jy kan nie almal die hele tyd bullshit nie, vergeet hom maar van jou fucking tankie, en los hom nou by die huis, want jy gee net vir jouself moeite, want niemand help jou dra nie, en toe was die tankie nooit weer in die howe gewees nie. Wat gebeur het, ek het toe alreeds die 2012 moorde se foto's gehad. As mense gewelddadig doodgemaak word, gebeur het baie keer dat, ek kan weet nie om dit te stel nie, dat 'n vrou sal ovuleer of wat, 'n afskeiding het, en dit was duidelik op die foto's gewees, en al wat ek gedoen het, ek het net vir haar gesê, Zak het seks gehad met sy vrou voor hy haar doodgemaak het, en ek het bewyse daarvan, toe het sy geflip, heeltemal geflip, en sy het amper 'n ander mens geword, soos wat sy my toe aanval, en op daai stadium was Werner uit, want sy het vir Marinda gaan haal, en hulle het buite gesit, en toe kom Werner aan om vir my te sê, Marinda sit buite, en toe Werner inkom, toe change sy so, toe sy weer kalm, maar sy het 'n ding in haar wat bad is. Ek het hom kort gesien, maar sy het iets in haar wat nie normaal is nie. En deesdae, wat doen hulle in die tronk? Daar stories dat Cecilia, ek dink dit was in die koerante gewees, met daai moordenaar van Pofadder 'n verhouding het, en dat sy nou half die tronk se hoofmeisie is. Kyk,
is die sielkundige in die tronk. Sy is in die mediese afdeling. As daar vrouens inkom by die tronk wat probleme het, dan praat sy ook met hulle. Sy het tot die bewaarder dit gekonwins, dis haar werk wat sy goed kan doen. Sy het hierdie girl gekry. Sy het ook hierdie girl baie geld gehad en toe het hulle 'n moord op my beplan en op die girl se swaar. Want die girl het 'n man doodgemaak, so ek het In die Pofadder Hotel, ja. En toe moes ek doodgemaak word en die swaar moes doodgemaak word, ek weet nie vir wat nie. Daai inligting het toe by my gekom en op die einde van die dag toe het hulle gesplit. So ek weet nie waar is hulle nou in die tronk nie. En op 'n stadium toe is ek gekontak deur mense wat sê Cecilia en Marinda beplan om te ontsnap. Hulle gaan komstig albei baie siek word en dat hulle na 'n buite hospitaal geneem word, voedselvergiftiging of iets. Iemand gaan vir hulle iets bring, laat hulle opgooi, laat dit lyk of dit heavy is en dan met die wat hulle gaan ry buitekant toe, gaan hulle gehijack word en dan gaan hulle vrygelaat word. Ek het die tronk dit laat weer, die tronk het toe die plek geslaan, hulle kamers geslaan, 'n selfone en goed in hulle kamers gekry. Maar onthou, toe is ek nou nie meer in die polisie nie, so ek kan nie bel en vra hoorie wat is die situasie, wie. So ek dink as hulle daar 'n bietjie ondersoek gedoen het, dan sou hulle ook kon vind met wie het hulle gepraat. Wie sou hulle gehelp het? Ek het 'n idee wie sou hulle gehelp het, maar ek kan nie dit sê nie. Maar hulle wou ontsnap. Hulle wou ook jou dogter vermoor. Ja, hulle wou ook my dogter vermoor het. Daar was 'n girl saam met hulle in die tronk wat by Planet Fitness gegym het. En sy het uit die tronk uitgekom en toe het sy eendag my gestop daar en gesê sy wil met my praat. En toe sê sy vir my, sy moet my dogter doodmaak. Cecilia het haar klomp geld beloof as sy my dogter doodmaak, maar sy wil eerder clean kom oor dit. En toe het ek my dogter laat verplaas. Sy toe in 'n ander dorp gaan bly in Goeters. En ja, sy is die tipe mens, sy sal nie jou aanvat nie. Sy sal mense kry om die mense om jou aan te vat en die mense om jou seer te maak om by jou uit te kom, ja. Jy het ontsettend hard gewerk en verskriklik gesukkel om die dossiere te kry en van voor af sake te bou vir al daai 2012 moorde. Op die ouend het Bekkie Cele Devilsdorp gekyk. Ek dink hy was hy toe al minister of was hy nog die kommissaris? Ja, hy was minister van polisie. En hy wou toe nou op 'n manier vir jou erkenning gee of so iets, maar daar het nie eintlik veel erkenning uit die polisie self gekom nie. Uit die polisie self het daar geen erkenning gekom nie. Baie van die ou generaals wat saam met my gewerk het, soos generaal Boesie, hulle het jy weet geskryf op Facebook en oral, en ek ken generaal Boesie persoonlik. Generaal Boyce en hulle almal het gesê dat ek moet bevorder word. Dit gaan goed wees vir my om bevorder te word. Daar is toe opdrag gegee dat ek moet bevorder word, maar daar het nooit iets van gebeur nie. Ek het toe afgetree as 'n kaptein. Hulle wou my 'n luitenant-kolonel gemaak het wat my baie sou gehelp het met my pensioen. Jy weet, dit was een van die grootste sake ooit in die geskiedenis van ons land gewees, en dis 'n unieke saak, maar polisiebestuur het geen. En ek het streng gesproke nog onder die Hawks geval. Klemeza het glad nie eers 'n nota geskryf nie. Bekkie Cele het vir my 'n ministersbrief geskryf waar hy vir my erkenning gegee het in dit wat ek gedoen het. Maar van die polisie se kant af, baie generaals en brigadiere het aan my toe gekom en sê goeie werk Benna en alles, maar die mense wat moes gesien het laat ou bevordering kry maar jy moet ook een ding onthou, ou doen nie hierdie werk om bevordering te kry nie, verstaan. Maar dit sou nice gewees het as ek erkenning daarvoor kon kry op 'n manier finansiëel. Want jy weet, ek is nie iemand ek was nog nooit in my lewe rangbewus gewees nie. Ek is iemand wat my werk gedoen het en jy sal ook die mense wat my ken, sal ek vir jou sê, ek het nooit vir hulle gesê, hoor jy moet vir my sê kaptein nie. Ek het siviele drag gedra want ek was altyd my hele lewe speeder. So ek noem my Ben, want my naam is Ben. Kaptein is my salaris. Dis nie ek nie. En die groot ding is as jy 'n polisieman is en jy begin loop op jou naam, generaal of brigadier of so, jy weet, die dag as jy aftree as jy niks, dan is jy net wie jy is. Dan beteken hy generaal en brigadier in elk geval niks. So jy moet nie jou menswees verander omdat jy hoë rang en goed begin kry nie, want op 'n einde van die dag byt dit jou en die dag as jy aftree het jy geen vriende meer nie. Jy is nou 5 jaar afgetree, waarmee hou jy jou besig? Het jy ooit oorweeg om privaat speurder te word of so? Ek het al 'n privaat speurwerk gedoen, maar my grootste probleem met privaat speurwerk is, jy weet, jy moet alles
self doen nou. In die polisie het ek staatskar gehad, staatspetrol gehad, staatsfoon gehad. Ek kon 205 gedoen het, ek kan 252A's gedoen het. Ek kan nou arresteer, ek kan nou hof toe vat. As 'n privaatspoeder kan jy nie een van hierdie goeders doen nie. So om inligting te bekom van 'n persoon se selfoon of iets, moet jy een of ander ou braai om dit te doen, wat ek nie bereid is om te doen nie. Ek het mense toegesluit vir korrupsie wat dit gedoen het. Jy moet polismanne se boude lek om jou te help. Wat ek ook nie gaan doen nie. Ek was nie baie gewild toe ek in die polisie was nie, as gevolg dat ek by anti-korrupsie gewerk het en polismanne toegesluit het. En op die einde van die dag, jy weet, jou kind word doodgemaak, jy nader my en sê, ek moet die saak ondersoek. Nou ondersoek ek die saak, op die einde van die dag kan ek bewys wie jou kind doodgemaak. Wat kan ek doen? Niks. Ek moet daai inligting wat ek het, alles, moet ek vir die polisie gee. Nou neek die polisie dit op, en die ou word nie tronk toe gestuur nie, of die polisie doen hulle werk in die hof, neek dit op, want ek kan nie in die hof langs die aanklaer gaan sit en hom help, met inligting en goeders nie, en dan loop jou kind se moordenaar, en jy het my X bedrag betaal. Ek dink dit is vir my baie erger, dat jy weet wie jou kind doodgemaak, of wie die moordenaar is, as wat jy nie weet wie die moordenaar is nie, en na ou kom niks oor nie. So, en ek weet nie, ek kan nie mense se geld vat nie, dis net, jy weet, dis iets wat die polisie moet doen, dis 'n polisie ding wat hulle moet doen vir klaars, gratis en verniet. Nou doen die polisie niks en die howe doen niks, en nou word privaat mense betaal. Okay, meeste van hulle is ex-polismanne en goeters, maar wat kan jy eintlik vir 'n ou doen? Jy kan privaat speurwerk doen by maatskappye om te kyk wie steel binne in die maatskappy en sulke goed dat hulle ontslaan word. Goed, maar jy weet, my kos was maar moorde en daai tipe goeders, ernstige misdrywe. Wat ek sou gelaik het om te doen nou is om speurderskursusse aan te gee, want ek is 'n opgeleide speurbeampte, ek het kursusse gedoen, ek het speuropleiding gegee. Ek sou gelaik het om nou speurderpolismanne op te lei om goeie speurders te wees. Maar die staat sal dit ook seker op 'n van die dag nie toelaat nie. Hulle het maar hulle eie manier wat hulle die goeders doen, en is baie afgewater vandag. Dis nie soos ons in die 80's, jy weet, 15 weke speurders, en ek dink die goed is nou 3 weke of 4 weke, dis baie afgewater. Ja, ek weet nie of die regering regtig wil hê die polismanne moet bevoeg wees nie. Ek het net so 'n gevoel in my dat elke jaar word dit net slegter en slegter en slegter in die polisie. So ek weet nie, op die einde van die dag gaan ons sit in 'n misdaadland. Hierdie land is 'n misdaadparadys op hierdie stadium, en dis baie hartseer. Waar was jy trots in jou lewe? Ek het die mooiste 4 kinders gemaak. Ek is baie trots op my kinders. En op 'n manier, ek het nie in die ou dae baie van myself gehou nie, omdat ek nie 'n nice persoon was nie. Ek het self geweet ek is nie 'n nice persoon nie. Ek was 'n baie moeilike mens gewees. Maar ek dink, weet, ek het net standaard 8 op skool gemaak. Ek is standaard 9 uit die skool uit. En ek dink wat ek bereik het met 'n standaard 8 sertifikaat, wat mense in die polisie is wat grade het en al daai wysheid het, wat hulle nie kon bereik nie. Jy weet, dit het my trots gemaak om en ek sien nog al die jare jou beste polisman en nog al die jare is ouens wat amper nie 'n skool klaar gemaak het nie, wat voor die tyd gewaai het. Generaal Bush ook, hy was ook vroeg uit die skool uit, want dis wat ons wou gewees het. Maar ek dink vir die mens wat ek nou is, ek is redelik trots op hom. En ek is trots dat daar 'n boek oor my geskryf is, en van een van my ondersoeke, ek het baie goeie ondersoeke gedoen, maar ek het altyd die ouens van die pers gesê, julle sit nie my naam in die koerant nie, want ek wou nie 'n koerantspeurder word nie. Jy benadeel jouself, want jy kan een misdryf oplos en 'n ander een kan jy nie oplos nie, en dis sleg. So ek wou nooit 'n koerantspeurder gewees het nie. Ongelukkig het Devilsdorp my 'n koerantspeurder gemaak, net voor ek afgetree het. Maar ek is trots oor wat ek gedoen het in die polisie. Trots dat ek mense kon help, jy weet, as ek vat die Kreersdorp moorde se families, net daai in die hof wat hulle opgestaan het en vir my hande geklap het na die tyd, en die erkenning gegee het, en die verligting op hulle gesigte gesien het vir al die 2012 moorde, dat die moordenaar tronk toe gegaan het. Dit is my betaling, en ek is trots daarop.
En ek was nog nooit in my lewe in 'n hof gediskrediteer nie, nog nooit. Ek doen alles volgens die boek en ek lei ook nie getuies op nie. Jy vat jou verklaring en jy lees om en jy getuig oor wat dit is en as jy opneek is dit jou saak. So ek het nooit mense gemanipuleer om te getuig om onskuldige mense tronk toe te stuur of skuldige mense tronk toe te stuur, al het ek nie bewyse daarvan gehad nie. So ek is trots oor hoe ek my polisieloopbaan gedoen het. Is daar iets waaroor jy spyt is? Ja, ek is spyt dat ek nie verder geleer het nie. So, maar jy weet, in die ou dae, as jy 'n sersant of tot adjutant vlak gekom het, dan het jy nie regtig meer buite gewerk nie. Dit was dan begin jy kantoorgebonde geraak het. En as jy offisier is, was jy maar basies in 'n kantoor, is min offisiere wat buite gewerk het. So ek het altyd gesê as ek klerk wou gewees het, dan het ek by die bank gaan werk. So ek het gelike wat ek gedoen het as 'n konstabel en 'n sersant. Ek sou my hele lewe 'n sersant wou gewees het as hulle my generaal se salaris betaal het, verstaan? Want dis maar eintlik alwaar dit gaan, maar hoe hoër jou rang is, hoe minder kom jy op die vlak waar jy wil wees, dit wat jy wil doen. En ek het ondersoek gelike. Weet toe ek offisier geword is, ek baie uitgetrap omdat ek nie meetings so goed bywoon nie. Het meetings goed vir my, want dis een van die ewels in die polisie is meetings. Hulle sit elke dag vir ure lank in meetings en daar gebeur niks nie. Provinsiale meetings, speerders meetings, stasiebevelvoerder meetings. Elke oggend sit jy in 'n stasiebevelvoerder meeting tot 10:30. Dan kan jy eens uitgaan as offisier om by jou mense uit te kom, by jou mense se werk uit te kom. Daai is vir my heeltemal verkeerd. Die struktuur hoe ons werk in die polisie en wat hulle verwag offisiere moet doen is simpel. Dit werk nie. So dis hoekom ek sou my hele lewe as sersant of alhoë gebly het. Net om 'n polisieman te wees. Wat verveel jou of wat is vir jou oninteressant? Ja, oninteressant. Ek hou nie van flieks en goeters wat onrealisties is nie. So ek sal glad nie hierdie special effect fliekte en goeters kyk en daai goed wat ek hou van realistiese goed in die lewe. Ek hou van sport. Ek hou nie van drink nie en kuier nie. Ek het, jy weet, my hele polisieloopbaan was ek nooit in polisiekantine ontrent gewees nie. As ek mense moet gaan roep het, miskien. Ek hou nie van jolm clubs nie. Jy weet, ek het maar gelewe vir my familie. Jy weet, ek gaan werk toe, gaan gym toe en ek gaan huis toe. Ek is nie ek sê ook enige persoon wat jou wegvat van jou huis af is nie jou vriend nie. Jy weet, die manne kom ons gaan jag of kom ons gaan rugby toe en dan is dit net jy en die manne wat rugby toe gaan. Dit is vir my verkeerd. Enige persoon wat jou wegvat van jou vrou af is nie, dis nie jou vriend nie. Ja, en dan verder, jy weet, arrogansie maak vir my, jy weet, ek het mense al van die pad afgetrek wat roekeloos bestuur het en goeters en op die einde is hulle so arrogant, jy weet, sal nie sê sorry, jy weet, en gaan verduideliking gee nie, sal jy begin vloek en jy weet, jy's nie 'n speedkop nie en dan sê ek, ja, ek's nie 'n speedkop nie, ek gaan nie jou boete gee nie, ek gaan jou toesluit vir roekeloos nalatige bestuur. Dis wat die verskil is. Ek hou nie van arrogansie nie. Baie mense het vir my na die Kreersdorpmoorde gesê ek is hierdie superkop. Daar bestaan nie 'n ding soos 'n superkop nie. Daar's mense wat hulle werk doen. Ek het die werk na die beste van my vermoë gedoen, maar 'n superkop is ek nie. En mense plaas jou op 'n pedestal wat ek dink op die einde van die dag jy nie regtig verdien nie. Mense sê ek verdien dit, maar jy weet, ek is deur my lewe. Ek dink ek weet wat ek verdien en wat ek nie verdien nie. Ek het goeie werk gelewer maar dit maak nie van my iemand spesiaal nie. Jy weet, elke mens tot 'n straatveer, sy die straat reg vee en hy vee hom mooi en hy maak hom skoon. Dis spesiaal, jy weet, hy doen die werk na die beste van sy vermoë. Of jy nou in die regering sit en net salaris trek en daai is vir my heeltemal verkeerd. Die polisie se salarisstelsel is vir my verkeerd, want 'n AWO wat in die selle sit en mense oppas in die selle en wat in die hof sit en 'n AWO wat buite werk en sy lewe opoffer of daai tipe werk wat elke dag gevaarlik is, kry dieselfde salarisse want die salarisse is op rangvlakke uitgewerk wat vir my verkeerd is. Ek sal sersant in die polisie wat
wat ondersoekwerk doen en die charge officer sergeant wat buite werk, wat elke dag na misdrywe toe ry en op die tonele kom waar misdrywe is, wat enige oomblik kon doodgeskiet word, want mense vandag is simpel. Sal ek 'n baie hoër salaris betaal as die sergeant wat in die selle sit en 'n selwag is. Of 'n hofordonnans. Of hofordonnans is, jy weet, en dit maak die polisie ook negatief, polismanne negatief, want party werk hulle boude af. Al die goeie polismanne, hulle werk hulle boude af en daai ouer daar by die kantoor sit en eintlik frieke niks doen nie. Jy weet, kry selfe salaris. Dis vir my verkeerd. En ek dink ook okay, ranggewys kry die generale nou baie geld, maar as jy nou dink, wat doen hy generaal? Hy lees briefies en hy teken briefies en hy maak besluite. Maar wat se polisiewerk doen hy? Vandag is daar, weet nie, die ou dae dink ek daar was 13 generale in my tyd, prior 94 in die polisie gewees. Vandag is hulle miskien oor die 500. Jy weet, elke stasiebevelvoerders wat in die ou dae adjudante en luitenante en kapteine was, is nou volkolonelle en brigadiere en daar's elke area distrik is 'n generaal. Maar wat se polisiewerk doen hy? Hy kry baie geld om briefies te teken en besluite te neem. En die polisman op die grond wat sy boude afwerk, hy kry maar nog steeds, ek sal nie sê 'n slegte salaris nie, maar ek dink hulle kan beter na polisman op die grondvlak kyk. Ben Booysen, baie dankie dat ons vandag so lank hier by jou in jou tuin kon gesels in 'n warm Kreersdorp. Baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het. Baie dankie, ek waardeer dit. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knop hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.